Toe hy vroeër as verwag tuis kom, vind 'n miljoenêr die dogter van sy huishoudster besig om oorskietkos op die kombuisvloer te eet. Verskrik smeek die meisie in trane, asseblief, die vrou mag dit nie weet nie. Daardie smeekroep sny soos 'n lem deur die man se hart en onthul 'n lyding wat hy nooit raak gesien het nie. Voor die waarheid besef hy dat ware luukse nie in wat hy besit lê nie, maar in die deernis wat hy vergeet het om te voel. Gustaf van der Merwe het sy Mercedes-Benz by die ingang van die Herehuis in Heidepark, die mees eksklusiewe woonbuurt van Johannesburg, geparkeer. Dit was nie beplan dat hy so vroeg van die kantoor af sou terugkom nie, maar die vergadering met buitelandse beleggers het vroeër as verwag geëindig, en hy het besluit om die seldsame vrye oomblik te benut. Aan die hoof van der Merwe Boumaatskappy, een van die grootste konstruksiemaatskappye in die land, het Gustaf selde tyd gehad om bloot tuis te wees op 'n weksdag om 3 uur die middag. Toe hy die deur van die Herehuis oopmaak, word hy begroet deur die kenmerkende stilte van daardie paleis van marmer en glas. Helena, sy vrou, sou waarskynlik by die spa of by een of ander liefdadigheidsmiddagete wees, soos gewoonlik op Dinsdagmiddag. Larissa, hul 7-jarige dogter, sou nog by die Crawford Kollege Sandton wees waar sy studeer het. Die personeel moes besig wees met hul gewone take, onsigbaar soos Helena altyd vereis het. Gustaf het sy das losgemaak en in die rigting van die kombuis geloop, met 'n skielike begeerte om 'n koffie te drink sonder die formaliteit om in die sitkamer bedien te word. Dit was toe dat hy 'n ligte geluid hoor, asof iemand met uiterste versigtigheid borde skuif. Hy het dit vreemd gevind. Op daardie tydstip moes Dirk, die private chef, nie daar gewees het nie. Toe hy die kombuis binnekom, het die toneel wat hy aanskou het hom verlam gelaat. 'n Klein meisie met deurmekaar hare en eenvoudige klere het op die vloer gesit, teen die marmerblad geleun. In haar bewende hande het sy 'n stukkie harde brood en 'n paar oorskietkos van die vorige aand se maaltyd gehou. Haar groot bruin oë het van vrees vergroot toe sy teenwoordigheid opmerk. Vir 'n oomblik het nie een van hulle beweeg nie. Gustaf, bekend vir sy vinnige denke in multimiljoen onderhandelinge, het homself heeltemal gedisoriënteerd gevoel. Die meisie het soos 'n onwaarskynlike verskyning gelyk in daardie omgewing van steriele perfeksie wat Helena so trots was om in stand te hou. "Wie is jy?" vra hy uiteindelik, sy stem klinkerder as wat hy bedoel het. Die meisie, wat nie ouer as sy eie dogter moes wees nie, het nog kleiner gekrimp. 'n Traan het oor haar vuil gesig gestroom. "Wat maak jy hier? Hoekom eet jy so?" Hy het sy toon versag en afgebuk om op haar hoogte te kom met 'n byna onhoorbare stem, het die kind geantwoord, "Ek is jammer, meneer. Ek weet ek mag nie. Mamma het gesê ek moet wag, maar ek was baie honger." Iets in daardie meisie se oë het Gustaf se hart soos 'n pyl deurboor. Dit was nie net honger wat hy daar gesien het nie, maar 'n diep vrees en 'n berusting wat geen kind moes ken nie. "Werk jou ma hier?" vra hy, terwyl hy reeds die antwoord vermoed. Die meisie knik en druk senuweeagtig die stuk brood teen haar bors. "Sy is tannie Maria, wat die huis skoonmaak." "Ek is Bea." "Bea." Verkleinwoord van Beatrix, het hy gedink. Gustaf het vaagweg onthou dat Maria, een van die skoonmakers, genoem het dat sy 'n dogter het. Helena het die aanstelling en toesig van die huispersoneel hanteer, en hy het selde aandag aan hierdie besonderhede gegee. "Waar is jou ma nou, Bea?" "Besig om die kamers bo skoon te maak. Sy het gesê ek moet hier stil bly totdat sy klaar is. Vandag is die skool toe, en mamma het niemand gehad om my by te los nie." Die meisie sluk moeilik, en toe, met 'n gebaar wat Gustaf heeltemal onkant gevang het, gryp sy sy hand met verrassende krag. "Asseblief, meneer, u vrou mag nie weet dat ek hier is nie. Sy sal my ma afdank." Die wanhoop in die kind se stem was tasbaar. Gustaf het 'n knop in sy keel gevoel vorm. "Hoekom sê jy dit, Bea? Die huisvrou hou nie van kinders hier nie. Mamma het gesê sy is baie kwaai en verdra niks wat uit plek is nie. As sy weet dat ek honger is, sal sy sê my ma doen nie haar werk reg nie." Die woorde het in 'n fluistering uitgekom, onderbreek deur ingehoue snikke. Gustaf het gevoel asof hy 'n slag in die maag gekry het. Die huisvrou was Helena, sy vrou. Die vrou met wie hy 15 jaar lank sy lewe gedeel het, die ma van sy enigste dogter, en oor wie hy blykbaar minder geweet het as wat hy gedink het. "Eet jy altyd so?" Weggesteek op die kombuisvloer. Bea het gehuiwer, die vrees duidelik in haar oë. "Soms, wanneer ek saam met mamma kom. Sy bære 'n bietjie van haar kos vir 'n peselhappie, maar vandag het sy vergeet omdat ons uit die huis gehardloop het." "En waar woon julle, Bea?"
In Diepsloot, het sy geantwoord en een van die mees behoeftige gemeenskappe aan die buitewyke van Johannesburg genoem. Dis ver, ons neem 2 busse om hier te kom. Die verskil tussen daardie kind se werklikheid en die van sy eie dogter het Gustaf soos 'n stortvloed getref. Terwyl Larissa 'n kamer gehad het wat groter was as baie woonstelle vol duur speelgoed wat sy skaars gebruik het, het hierdie meisie oorskietkos op die vloer geëet, verskrik oor die moontlikheid om ontdek te word. Is jy honger, Bea? Die meisie het haar oë neergeslaan, skaam, maar liggies geknik. Kom saam met my. Hy het opgestaan en sy hand uitgesteek. Na 'n oomblik van huiwering het sy dit aanvaar. Gustaf het die vlekvrye staal yskas oopgemaak, 'n ingevoerde stuk wat die ekwivalent van Maria se maandelikse salaris vir etlike maande gekos het. Dit was vol vars kos en voorbereidings deur die chef. Hy het 'n bord geneem en 'n bietjie van alles begin opskep: rys, boontjies, gebraaide hoender, groente. Meneer, asseblief, dit is nie nodig nie. Die dame sal kwaad wees as sy uitvind. Moenie nou daaroor bekommerd wees nie. En jy kan my Gustaf noem. Terwyl hy die kos in die mikrogolfoon verhit het, het hy haastige voetstappe gehoor wat die trap afkom. Bea het dadelik gespanne geraak, haar oë van vrees verwyd op die deur gerig. Maria het die kombuis binnegekom en gevries toe sy haar dogter langs die baas sien. Die kleur het uit haar gesig gewyk en die hande wat skoonmaakmiddels gedra het sigbaar begin bewe. Meneer Gustaf, ek het nie geweet dat u vandag huis toe sou kom nie. Maria se stem het soveel gebewe soos haar hande. Ek is jammer, ek het vandag nêrens gehad om Bea te los nie. Die skool het die lesse op die laaste oomblik gekanselleer en ek beloof dit sal nie weer gebeur nie. Mamma. Bea het na haar ma gehardloop en aan haar romp vasgeklou. Hy sal nie vir tannie Helena vertel nie, hy het beloof. Maria het nog bleker geword, as dit moontlik was. Haar oë, swaar van diep moegheid, het nou van paniek oorgeloop. Meneer Gustaf, asseblief, vergewe my. Ek weet dit is teen die reëls om kinders te bring, maar ek sweer dit het nooit my werk beïnvloed nie. Beatrix bly altyd stil, sy maak nie eens geraas nie. Gustaf het ma en dogter dopgehou terwyl hulle mekaar omhels het, asof hulle 'n vuurpeloton in die gesig staar. Die kontras tussen die vrees in Maria se oë en die serene onverskilligheid waarmee Helena die huispersoneel behandel het, 'n afgrond binne in hom geskep. Hoe lank werk jy al vir ons, Maria? 4 jaar, meneer. En hoeveel keer moes u by werk toe bring? Maria het gehuiwer. Min kere, meneer. Net wanneer ek niemand het om vir haar te sorg nie. En op daardie tye, wat eet sy? Die stilte wat gevolg het, was voldoende antwoord. Maria het haar kop laat sak. Soms bring ek 'n brood, meneer. Of daar is 'n bietjie van my kosblik oor. Gustaf het 'n golf van skaamte deur sy liggaam voelspoel. In sy eie huis het 'n kind honger gely terwyl tonne kos daagliks vermors is. Wat het tannie Helena gesê toe sy uitvind dat u dogter gebring het? Maria het 'n vinnige blik met Bel uitgeruil voordat sy geantwoord het. Sy weet nie, meneer. Ek het by haar net gebring wanneer ek seker is dat die dame nie tuis sal wees nie. Tannie Helena het dit duidelik gemaak dat sy geen kinders hier wil hê nie. Sy het gesê dat werknemers hul persoonlike sake moet oplos sonder om probleme vir die werk te bring. Die mikrogolfoon het gepiep en die gespanne oomblik verbreek. Gustaf het die stoomende bord uitgehaal en op die kombuistafel geplaas terwyl hy 'n stoel uittrek. Bea, kom eet behoorlik. Niemand moet op die vloer eet nie. Die meisie het na haar ma gekyk, op soek na toestemming. Maria, steeds bleek en bewende, het liggies geknik. Bea het op die stoel geklim, haar voete het geswaai sonder om die vloer te bereik. Voor die bord warm kos het haar oë op 'n manier geskitter wat Gustaf se hart laat saamtrek het. Maria, sit ook. Ons moet praat. Maar meneer, ek moet die skoonmaak van die kamers voltooi voordat tannie Helena terugkom. Sit. Asseblief. Maria het gehoorsaam, haar liggaam styf van spanning, haar hande in haar skoot ineengevleg asof sy op die punt was om 'n vonnis te ontvang. Wat gaan aan in hierdie huis? Vra Gustaf, meer vir homself as vir haar. Terwyl Bea met die stille honger van iemand wat geleer het om nie geraas te maak nie, selfs wanneer haar mees basiese behoeftes bevredig word, geëet het Gustaf die omvang van sy eie nalatigheid begin besef. Vir jare het hy nie net die administrasie van die huis uitbestee nie, maar ook sy eie morele verantwoordelikheid as mens. Helena, het tannie Helena u altyd so behandel, vra hy uiteindelik.
Maria het haar oë neergeslaan. Die dame het baie hoë standaarde, meneer. Sy hou van dinge perfek. Dit beantwoord nie my vraag nie, Maria. Lang stilte het ingetree, slegs onderbreek deur die getjink van Bea se vurk teen die bord. Uiteindelik het Maria gepraat, haar stem skaars meer as 'n fluistering. Ek is al verskeie kere oor klein dingetjies tereggewys. Tannie Helena verdra geen foute nie. Een keer toe Larissa siek was en ek gehelp het om vir haar te sorg, moes ek Bea bring. Tannie Helena het uitgevind en gedreig om my dadelik af te dank. Sy het gesê dat werknemers nie persoonlike probleme met werk moet meng nie. Sy het 'n pouse geneem. Sedertdien bring ek Bea net wanneer ek absoluut seker is dat die dame nie huis toe sal kom nie. Gustav het 'n mengsel van woede en skaamte binne in hom voel groei. Woede op Helena, omdat sy 'n omgewing van vrees in sy eie huis geskep het. Skaamte vir homself, omdat hy nooit genoeg aandag gegee het om te besef wat onder sy eie dak gebeur het nie. Dit sal verander, Maria. Van vandag af sal dinge anders wees in hierdie huis. Maria het haar oë opgeslaan, mengsel van hoop en wantroue in haar uitgeputte blik. Bea het aanhou eet, elke happie geniet asof dit 'n kosbare skat was. Op daardie oomblik het Gustav 'n besluit geneem wat nie net die lewe van daardie ma en dogter sou verander nie, maar ook sy eie familie. Die ryk wat hy gebou het, het skielik leeg van betekenis gelyk voor die honger van 'n kind en die vrees van 'n werkende ma. Die geluid van 'n motor wat by die ingang van die herehuis parkeer, het sy gedagtes onderbreek. Helena het aangekom. Die onmiddellike paniek op Maria en Bea se gesigte het alles gesê wat Gustav moes weet oor die tipe omgewing wat sy vrou geskep het. Moenie bekommerd wees nie, sê hy en staan op. Ek sal met haar praat. Die geluid van Helena se hakke het oor die marmervloer van die ingangsportaal weergalm. Gustav het diep asem gehaal en homself voorberei vir wat sou kom. Maria het skielik opgestaan en Bea aangespoor om klaar te eet. Kalmeer, Maria. Jy het niks verkeerd gedoen nie, sê Gustav met 'n fermheid wat selfs homself verras het. Helena het die kombuis binnegekom, elegant in haar Chanel-styl en diskrete, maar uiters duur juweliersware. Haar blou oë, koud soos ys, het die omgewing deursoek en stilgehou by die ongewone toneel, haar man, die huishoudster en 'n onbekende kind wat aan die kombuistafel gesit het. Haar gelaat het onmiddellik verander. Wat gaan hier aan, vra sy met 'n snydende stem, direk na Maria kyk, wat sigbaar gebewe het. Bea het in die stoel gekrimp en die vurk laat val. Haar oë, voorheen helder van die eenvoudige vreugde om 'n ordentlike maaltyd te eet, het nou pure vrees weerspieël. Helena, dit is Beatrix, Maria se dogter, het Gustav geantwoord en homself effens voor die twee geplaas, soos 'n skild. Haar skool het vandag die lesse gekanselleer en Maria moes haar bring. Helena het haar oë vernou, haar houding styf. Ek glo ek het dit duidelik gemaak, toe ek u aangestel het, sê sy en ignoreer haar man heeltemal en rig haar direk tot die huishoudster, dat persoonlike sake nie met die werk moet inmeng nie. Dit is nie 'n plek vir werknemers se kinders nie. Helena, Gustav het probeer ingryp, maar sy het haar hand opgesteek en hom stilgemaak. Gustav, asseblief. Jy verstaan nie hoe die administrasie van hierdie huis werk nie. As ons uitsonderings begin maak, sal ons binnekort 'n optog van kinders hê wat in die gange rondhardloop, dinge breek en die orde versteur. Die absurditeit van daardie bewering, asof 'n hongerkind wat stil in die kombuis sit, 'n soort bedreiging vir die orde van die herehuis verteenwoordig, het Gustav sy vrou in 'n heeltemal nuwe lig laat sien. Bea studeer voltyds en kom selde hier, sê Maria, haar stem bewende. Ek beloof dit sal nie weer gebeur nie, mevrou. Dis goed dat dit nie gebeur nie, antwoord Helena droogweg. Toe merk sy die bord kos voor die meisie op. En wie het die gebruik van ons kos gemagtig? Dit was die laaste strooi vir Gustav. Ek het dit gemagtig, Helena. En ek wil graag weet wanneer ons die tipe mense geword het wat kos aan 'n hongerkind weier. Helena was vir 'n oomblik sprakeloos, geskok deur haar man se direkte antwoord, iets seldsaams in hul huweliksjare. In huishoudelike sake het Gustav haar altyd vrye teels gegee, te besig met die ryk wat hy gebou het. Kan ons privaat praat, sê Helena uiteindelik, op 'n toon wat geen weiering geduld het nie. Gustav het na Maria en Bea gekyk, albei verlam soos diere voor kopligte op die pad. Eet klaar. Niemand sal julle keer nie. Toe hy die kantoor binnegaan en Helena volg, het Gustav reeds geweet dat dit 'n deurslaggewende gesprek sou wees, nie net oor Maria en Bea nie, maar oor fundamentele waardes wat, op een of ander manier,
verlore gegaan het oor die jare van rykdom en mag. Wat makkeer jou, vra Helena sodra sy die deur toemaak. My konfronteer voor 'n huishoudster. Dit is heeltemal onaanvaarbaar. Wat onaanvaarbaar is, Helena, is om uit te vind dat in my eie huis 'n kind oorskietkos moet eet, weggesteek op die kombuisvloer, verskrik oor die moontlikheid om ontdek te word. Die intensiteit in sy stem het albei verras. Moenie dramaties wees nie, Gustaf. Niemand is hier verskrik nie. Ek het net duidelike reëls opgestel om hierdie huis behoorlik te laat funksioneer. Noem jy dit behoorlik funksioneer in 'n omgewing skep waar mense bang is om selfs asem te haal? Waar 'n kind smeek dat ek nie vir die baas moet vertel dat sy honger is nie. Gustaf het sy hand deur sy hare gevee, ontsteld. Watter soort monsters het ons geword, Helena? Helena sug diep, asof sy met 'n onredelike kind te doen het. Jy oordryf, soos altyd. Ek handhaaf net hoë standaarde. Dit is 'n huis, nie 'n dagsorg of gemeenskapsrestaurant nie. Die werknemers word betaal om te werk, nie om hul persoonlike probleme te bring nie. Hul persoonlike probleme, herhaal Gustaf ongelowig. Ons praat van 'n hongerkind. Maria se dogter het vandag niemand om by te wees nie, en jy tree op asof dit 'n federale misdaad is. En wat stel jy voor? Dat ons huis in 'n liefdadigheidsinstelling verander. Dat ons alle werknemers toelaat om hul kinders, niggies, wie ook al te bring. Ek stel voor dat ons mense is, Helena. Dat ons die mense wat vir ons werk met 'n minimum van waardigheid en deernis behandel. Gustaf se stem het harder gestyg as wat hy bedoel het. 'n Swaar stilte het tussen hulle ingetree. Agter die geslote deur kon hulle die lae gemompel van Maria hoor wat met Bea in die kombuis gepraat het. Weet jy wat ek vandag ontdek het Gustaf voortgegaan, kalmer. Dat Maria maaltyd oorslaan sodat Bea kan eet. Dat hulle in Diepsloot woon en elke dag 2 busse neem om hier te kom, dat jy soveel vrees in hierdie huis geskep het dat 'n kind eerder honger ly as om die risiko te loop om ontdek te word terwyl sy eet. Helena het haar blik weggedraai, vir die eerste keer effens ongemaklik. Dit is nie my verantwoordelikheid om Maria se finansiële probleme op te los nie. Nee, dit is nie, stem Gustaf saam. Maar dit is ons verantwoordelikheid om dit nie erger te maak nie. Dit is ons verantwoordelikheid om mense nie as weggooibaar te behandel nie. Dit is ons verantwoordelikheid om te onthou dat die mense wat ons huis skoonmaak, wat vir ons dogter sorg, wat alles aan die gang hou, respek verdien. Ek respekteer my werknemers, antwoord Helena verdedigend. Ek handhaaf net gepaste grense. Gepaste grense. Gustaf lag sonder humor. Helena, jy het 'n terreurregime geskep. Mense is bang vir jou. Liewer dat hulle bang is as dat hulle ons goedheid misbruik. Jy is te naïef, Gustaf. Jy was nog altyd. Ek sorg vir die praktiese dinge terwyl jy van jou wolkekrabbers droom. Die koue van daardie opmerking het Gustaf diep getref. Dit was waar dat hy vir jare lank homself van die huishoudelike administrasie gedistansieer het en alles aan sy vrou gedelegeer het. Hy het hom toegespits op die bou van fortuin en aansien en geglo dat hy die beste vir sy familie voorsien. Maar watter soort voorbeeld het hy aan sy dogter gegee? Waar is Larissa, vra hy skielik. By die kinderoppasser, by ballet. Hoekom? Het jy al ooit gedink watter soort persoon ons skep? Watter waardes leer ons dogter wanneer ons mense as weggooibare gereedskap behandel? Helena het haar arms gekruis verdedigend. Ons skep 'n persoon wat haar plek in die wêreld verstaan, wat die waarde van dinge weet en hoe om orde te handhaaf. Wat is so verkeerd daaraan? Die kwaad is dat ons iemand skep wat net so koud en onsensitief kan word soos ons geword het, antwoord Gustaf met hartseer. Ek het vandag in daardie kind se oë gekyk, Helena, en ek het vrees gesien. Ek wil nie hê my dogter moet opgroei en daardie gevoel in iemand anders veroorsaak nie. 'n Skaduwee van twyfel het oor Helena se gesig getrek, vinnig vervang deur haar gewone vasberadenheid. Wat wil jy dan hê ek moet doen? Dat ek al die reëls wat ek opgestel het, ignoreer. Dat ek toelaat dat die werknemers doen wat hulle wil. Gustaf het nader gekom en sy vrou se hande sagkens vasgehou. Dit was 'n ongewone gebaar tussen hulle het so ver van mekaar vervreem geraak oor die jare dat selfs fisieke kontak skaars geword het buite openbare verskynings. Ek wil hê ons moet Maria en Bea as mense sien, nie as probleme nie. Ek wil hê ons moet help, nie straf nie.
Van vandag af, wanneer Bea nie skool het of iemand om vir haar te sorg nie, kan sy hierheen kom. Ons sal 'n geskikte plek voorsien waar sy kan bly, huiswerk doen, behoorlik eet. Helena het haar hande teruggetrek, sigbaar ongemaklik. Jy oorskry alle professionele grense. Dit sal onmoontlike presedente skep om te bestuur. Ek praat nie van alle werknemers nie, Helena. Ek praat van 'n spesifieke situasie wat ek vandag gesien het. 'n Hongerkind, 'n desperate ma. Hy het gepauseer en haar ferm aangekyk. As jy nie deernis daarvoor kan voel nie, dan het ons groter probleme in ons huwelik as wat ek gedink het. Die woorde het in die lug gehang soos 'n verborgde bedreiging. In 15 jaar van huwelik het Gustav Helena nooit op daardie manier gekonfronteer nie. Dreig jy my oor 'n huishoudster? Nee, Helena. Ek maak 'n waarneming oor wie ons geword het. En ek hou nie van wat ek sien nie. Voordat Helena kon antwoord, het 'n skugter klop aan die deur geklink. Gustav het dit oopgemaak en Maria met 'n benoude uitdrukking gevind, Bea gedeeltelik agter haar weggesteek. Verskoon my, meneer, mevrou. Ons is klaar. Ons gaan alreeds na die dienskamer. Gustav het besef dat Maria probeer het om Bea so vinnig as moontlik uit Helena se sig te verwyder. Maria, wag. Ek wil hê u en Bea moet in die kamer bly terwyl ek hierdie gesprek met my vrou voltooi. Bea kan 'n tekenprent kyk. Maria se oë het verwyd van die voorstel. Dit sou haar of haar dogter nooit toegelaat word om die sosiale ruimtes van die huis te gebruik nie. Meneer, dit is nie nodig nie, ons. Ek dring aan, het Gustav sagkens onderbreek. Daar is geen probleem nie. Helena het haar lippe in afkering saamgepers, maar het haar man nie openlik weerspreek nie. Maria, nog steeds huiwerig, het liggies geknik en Bea aan die hand gelei. Die meisie het 'n bekommerde blik agtertoe gegooi, asof sy gevrees het om Gustav alleen te laat om die baas se toorn te trotseer. Toe die deur weer toegaan, het Helena geen tyd gemors nie. Jy is heeltemal buite jouself. Om die huishoudster se dogter toe te laat om die kamer te gebruik. Wat sal die volgende stap wees? Hulle nooi om saam met ons te eet. En hoekom nie, antwoord Gustav en verras albei met die voorstel. Wat is so verskriklik daaraan? Hulle is mense, Helena. Mense, nie voorwerpe nie. Die impak van daardie woorde was duidelik op sy vrou se gesig. Die blote idee om die tafel met werknemers te deel, het vir haar absurd gelyk en breek met alles wat sy as gepas en korrek beskou het. Jy dink nie helder nie, sê Helena na 'n oomblik. Hierdie hele storie het jou emosioneel geraak. Môre sal jy sien hoe onprakties wat jy voorstel is. Nee, Helena. Vir die eerste keer in 'n lang tyd sien ek dinge duidelik. Gustav het na die venster geloop wat uitgekyk het op die sorgvuldig versorgde tuin van die heerhuis. Ek het 'n ryk gebou, maar het my menslikheid in die proses verloor. Ek wil dit nie meer hê nie. Helena het haar man met 'n mengsel van irritasie en kommer dopgehou. In 15 jaar saam het sy hom nog nooit so geraak gesien deur iets wat oënskynlik onbeduidend was nie. Vir haar was Bea se teenwoordigheid net 'n protokolbreuk, ongerief. Vir Gustav het dit 'n soort morele ontwaking geword. Wat wil jy presies hê, vra sy uiteindelik. Ek wil 'n werklike verandering hê, Helena. Begin met hoe ons Maria en Bea behandel, maar nie beperk daartoe nie. Ek wil die salarisse van die werknemers hersien, verseker dat hulle voldoende voordele ontvang. Ek wil 'n omgewing skep waar mense nie bang is om asem te haal nie. En ek wil hê Larissa moet opgroei en sien dat ons alle mense respekteer, ongeag hul sosiale posisie. Jy laat dit klink asof ek 'n soort skurk is, protesteer Helena. Ek hou net hierdie huis aan die gang terwyl jy 12 uur per dag, 6 dae per week, weg is. Dit was 'n laahou, maar akkuraat. Gustav kon sy kroniese afwesigheid van die gesinslewe nie ontken nie. Miskien was dit deel van die probleem, die afstand wat hy geskep het hom toegelaat om nie te sien wat in sy eie huis gebeur het nie. Jy is reg, ek was net so afwesig soos jy beheersend was. Ons het albei daartoe bygedra. Hy het weer nader gekom. Maar ons kan verander, Helena. Begin vandag. Nie vir my of vir jou nie, maar vir Larissa, vir wie ons wil hê sy moet word. Die melding van hul dogter het iets in Helena geraak. Agter die koue en beheerde fasade was die liefde vir haar dogter eg en diep. Wat stel jy konkreet voor, vra sy, nog steeds weerstandig, maar nie meer so onbuigsaam nie. Om mee te begin, sal ons toelaat dat Bea saam met Maria kom wanneer nodig.
Ons sal verseker dat sy 'n geskikte plek het om te bly, ordentlike kos en dalk selfs 'n paar speelgoed. Wanneer Larissa tuis is, kan die twee interaksie hê, as hulle wil. Helena het haar oë verwyd. Wil jy hê ons dogter moet met die huishoudster se dogter speel? Wat sou die probleem wees? Bea lyk na 'n beleefde en vriendelike meisie, ten spyte van die probleme wat sy ondervind. Miskien kan Larissa iets by haar leer. Leer wat? Hoe om in armoede te lewe? Die sarkasme in Helena se stem was tasbaar. Nee, Helena. Leer deernis, nederigheid, dankbaarheid vir alles wat sy het. Eienskappe wat ons vreeslik misluk om te leer. 'n Swaar stilte het tussen hulle ingetree. Buite het die verre geluid van 'n motor die aankoms van Larissa met die kinderoppasser aangekondig, wat van ballet af teruggekeer het. Helena het na die horlosie gekyk, toe na haar man, duidelik verdeel tussen die beëindiging van die gesprek en die voortsetting van die bespreking. Ons sal later hieroor praat, sê sy uiteindelik. Larissa het aangekom, en ek wil nie hê sy moet ons sien beklei nie. Gustav het geknik, wetende dat daardie gesprek nog lank nie verby was nie. Ek sal Maria en Bea in die toefkamer gaan haal. Wat gaan jy vir hulle sê? Die waarheid. Dat dinge van vandag af anders sal wees in hierdie huis. Toe Gustav uit die kantoor stap, het hy Larissa in die gang gevind, nog in haar balletuniform, besig om geanimeerd met die kinderoppasser te praat. Toe sy haar pa op daardie tydstip tuis sien, het haar oë verlig. Papa, het jy gekom om my te sien dans, vra sy en hardloop om hom te omhels. Gustav het 'n steek van skuldgevoel gevoel. Nie vandag nie, prinses. Maar ek beloof ek sal by die volgende optrede wees. Hy het die bokant van sy dogter se kop gesoen en die reuk van kindershampoo ingeasem. Ek het 'n verrassing vir jou. Wat? Kom ontmoet iemand. Hy het Larissa na die kamer gelei, waar Bea na 'n tekenprent gekyk het met oë verwyd van bewondering vir die enorme televisie. Maria het styf op die rand van die bank gesit, duidelik ongemaklik om 'n meubelstuk te gebruik wat vir die familie bedoel was. Larissa, dit is Beatrix, Maria se dogter. Bea, dit is my dogter, Larissa. Die twee meisies het mekaar met die natuurlike nuuskierigheid van kinders aangekyk. Bea, nog steeds geïntimideer deur die luukse omgewing, het 'n skugter glimlag aangebied. Larissa het, verrassend genoeg, sonder enige huiwering teruggeglimlag. Hou jy van Frozen, vra Larissa en let op die tekenprent op die Bea het energiek geknik. Dis my gunsteling. Ek het dit nog nooit op so groot gesien nie. Ek het al die Elsa en Anna speelgoed in my kamer, het Larissa uitgeroep, opgewonde oor die moontlikheid om haar versameling te wys. Toe draai sy na haar pa, mag sy gaan kyk, papa. Voordat Gustav kon antwoord, het Helena by die deur van die kamer verskyn en die toneel met 'n onleesbare uitdrukking dopgehou. Haar oë het Gustavsen in 'n stille dialoog ontmoet. Die Van der Merwe huis, wat altyd soos 'n Switserse horlosie, presies en koud gefunksioneer het, was op die punt om 'n transformasie te ondergaan wat niemand van hulle kon voorsien nie. Op daardie oomblik, voor Larissa se hoopvolle blik, Bea se skugter glimlag, Maria se angs en Helena se verborgde weerstand, het Gustav geweet dat hy iets begin het wat geen terugkeer gehad het nie. Natuurlik mag sy gaan kyk, my skat, het hy uiteindelik geantwoord. As haar ma dit toelaat. Die blikke het na Maria gedraai, wat verras gelyk het deur die ongewone situasie. Ja, sy mag, sê sy saggies, nog onseker oor die nuwe dinamika wat besig was om te vorm. Jippie, het Larissa gejuig en Bea se hand geneem. Kom, ek sal jou my yskasteel wys. Die twee meisies het die kamer verlaat, Larissa het 'n nog huiwerige, maar sigbaar opgewonde Bea getrek. Net die volwassenes het agtergebly, verdiep in 'n stilte vol betekenis. Het die dame nog iets nodig, vra Maria vir Helena en hervat instinktief haar dienswillige houding. Helena het haar mond oopgemaak om te antwoord, maar Gustav het haar voorgespring. Vir vandag is alles reg, Maria. Dankie. Die dankie in woord wat selde aan die werknemers in daardie huis gerig is, het in die lig gehang as 'n simbool van die veranderinge wat sou kom die dae wat gevolg het, is gekenmerk deur 'n stille spanning in die Van der Merwe huis. Helena het 'n gereserveerde houding gehandhaaf en met kritieke oë die veranderinge dopgehou wat Gustav geïmplementeer het. Die sakeman op sy beurt was vasbeslote om die onderdrukkende omgewing wat hy in sy eie huis ontdek het, te transformeer. Die volgende oggend na die ontmoeting met Bea, het Gustav Dirk, die chef, Johanna, die huishoudster,
en die ander werknemers vir 'n vergadering in die eetkamer byeengeroep in 'n ruimte wat normaalweg vir hulle verbode was, behalwe om maaltye te bedien. Die senuweeagtigheid was tasbaar terwyl die werknemers ongemaklik saamgedrom het en bekommerde blikke uitgeruil het. "Goeiemôre almal," het Gustaf begin en opgemerk hoe hulle vermy het om op die stoele te sit, selfs wanneer hulle genooi is. "Ek wil 'n paar veranderinge in die administrasie van hierdie huis aankondig." Helena was teenwoordig, het aan die hoof van die tafel gesit met 'n onbeweeglike uitdrukking. Sy het ingestem om deel te neem, maar haar stywe liggaam en gekruiste arms het haar weerstand duidelik gemaak. "Van vandag af is werknemers wat hul kinders weens oormag moet bring, gemagtig om dit te doen. Ons sal 'n geskikte ruimte in die annekskamer by die diensgebied voorsien, met 'n paar speelgoed en boeke." Hy het gepauseer en die verraste gesigte dopgehou. "Daarbenewens sal alle maaltye behoorlik aan almal wat hier werk, bedien word. Niemand sal meer oorskietkos eet of slegs nadat die familie klaar geëet het nie." 'n Laag gemompel het deur die groep gegaan. Johanna, wat al meer as 10 jaar vir die familie gewerk het besonder verward gelyk. "Ek hersien ook die skedule vir afdae en die salarisse van julle almal," het Gustaf voortgegaan. "Ek wil verseker dat dit regverdig en toepaslik is vir elkeen se verantwoordelikhede." Helena het diskreet haar keel geskrob in teken van afkering wat Gustaf gekies het om te ignoreer. "Enige vrae?" vra hy en kyk na die werknemers wat nog in skok gelyk het. 'n Ongemaklike stilte het die lug gevul totdat Maria, verrassend genoeg, moed bymekaar geskraap het. "Meneer, beteken dit dat ek Bel mag bring wanneer sy nie skool het nie of niemand om vir haar te sorg nie?" "Presies, Maria. Eintlik sou ek graag wou hê Bel moet vandag kom, indien moontlik." Larissa het sedert gister nie opgehou om oor haar te praat nie. Helena se gesig het effens saamgetrek by die melding van haar dogter se entoesiasme. Na die vergadering, toe die werknemers teruggekeer het na hul take, nou met 'n mengsel van verligting en wantroue oor die veranderinge, het Helena haar man in die kantoor gekonfronteer. "Jy ondermyn my gesag in hierdie huis heeltemal," sê sy, haar oë flitsend van verontwaardiging. 15 jaar lank alles geadministreer sodat jy kan kom en in een dag al die respek wat ek opgebou het, ongedaan maak. Respek gebaseer op vrees is nie respek nie, Helena. Dit is tirannie. Moenie dramaties wees nie. Duidelike grense stel is nie tirannie nie. Gustaf het nader gekom en 'n versoenende toon probeer aanslaan. Helena, jy het nie die blik van daardie meisie gesien nie. Die vrees in haar oë. Is dit wat ons wil wees? Mense wat vrees by kinders veroorsaak. Wat ek gesien het, was jy wat impulsief optree weens 'n geïsoleerde toneel, sonder om die praktiese implikasies van jou besluite in ag te neem. Helena het haar houding reggestel, altyd onberispelik in haar huisdrag wat meer gekos het as Maria se maandelikse salaris. Het jy 'n idee van die verwarring wat dit sal wees om kinders in die huis te laat rondhardloop? En wat van ons gesin se privaatheid? Niemand sal ons privaatheid binnendring nie. Ek verseker net basiese waardigheidstoestande vir mense wat meer tyd in hierdie huis deurbring as ek self. Gustaf se foon het gelei en die bespreking onderbreek. Dit was van die kantoor, 'n noodgeval met 'n groot projek in Dubai wat sy onmiddellike aandag vereis het. Terwyl hy geantwoord het, het Helena die kantoor verlaat. Haar stywe houding het getoon dat die gesprek nog lank nie verby was nie. Toe Maria daardie middag met Bel aankom, het sy Larissa angstig in die ingangsportaal gevind, wat alle implisiete huisreëls oortree het. Gewoonlik sou die baas se dogter nooit daar gewag het op die aankoms van 'n huishoudster nie. "Bia," het Larissa uitgeroep en na die meisie gehardloop om haar te omhels, wat nog steeds misplaas gelyk het in die luukse omgewing. "Kom, ek wil jou my poppe-kolleksie wys." Maria het stom geslaan dopgehou terwyl haar dogter aan die hand na die boonste verdieping geneem is. Helena, wat op daardie oomblik die trappe afgekom het stilgehou toe sy die toneel aanskou, haar gesig 'n masker van ingehoue afkering. "Larissa, onthou jy het klavierlesse oor 'n uur," sê sy koud. "Magba, kyk, mamma. Asseblief." Die onskuldige versoek het Helena in 'n moeilike posisie geplaas. Om te weier sou die nuwe riglyne van Gustaf weerspreek en moontlik haar dogter ontstel, om toe te laat sou nog meer grond in haar stille stryd prysgee. "Ons sal sien," het sy ontwykend geantwoord, voordat sy na Maria gedraai het. "Die kamers op die 3de verdieping moet vandag skoongemaak word." Maria het geknik, nog steeds ongemaklik met die nuwe dinamika. "Ja, mevrou. Moet ek Bia roep om saam met my te kom?"
Laat haar vereers by Larissa bly, antwoord Helena. Die woorde het uitgekom asof dit met geweld uitgeruk is. Maar maak seker dat sy aan niks raak sonder toestemming nie. Ja, mevrou. Dankie. Terwyl Maria opgegaan het om haar werk te begin, het Helena in die gang gebly en gevoel asof haar domein binnengedring word. Die huis wat sy soveel jare met 'n ysterhand geadministreer het nou gelyk asof dit uit haar beheer glip. In Larissa se kamer het 'n wêreld van voorregte voor Bea se verwonderde oë oopgegaan. Die ruimte was groter as die hele woonstel waar sy met haar ma in Diepsloot gewoon het, 'n kamer en badkamer wat hulle met nog 2 gesinne gedeel het. Hier het slegs die speelgoed 'n groter area beslaan as haar slaapplek. Dit is my prinsesversameling, het Larissa verduidelik en tientalle poppe wat nog in hul oorspronklike verpakking was, gewys. Papa bring 'n nuwe een elke keer as hy reis. Bea het eerbiedig aan 'n Mona pop geraak. Haar begeerte was duidelik, maar ingehou deur die vrees om te mishaag. Jy mag dit vat, het Larissa aangemoedig en die pop na haar toegestoot. Eintlik mag jy dit hou as jy wil. Ek het 2. Bea se oë het verwyd. Regtig? Sal jou ma nie kwaad wees nie? Larissa het vir 'n oomblik gehuiwer en die vraag oorweeg. Dit was waar dat Helena haar besittings streng beheer het en aangedring het dat sy die waarde van dinge moes leer en dit nie onnadenkend moes uitdeel nie. Ons sal dit nie vir haar vertel nie, het Larissa gefluister met die medepligtigheid van kinders. Dit sal ons geheim wees. Die woord geheim het Bea effens laat krimp. Geheime in daardie huis het altyd vrees en slegte gevolge ingehou. Die geluid van die deur wat oopgaan, het die oomblik onderbreek. Helena het die kamer binnegekom, haar oë het krities die ruimte deursoek en stilgehou by die poppe wat oor die persiese mat versprei was. Larissa, moenie vergeet om alles later weg te pak nie. Juffrou Carla sal binnekort hier wees. Ja, mamma. Mag Bea my klavierlesse kyk? Ek beloof ons sal stil bly. Helena het na haar dogter gekyk, haar blou oë, soos haar eie, het geskitter van verwagting en toe na Bea, wat haar blik vermy het, gekrimp asof sy 'n teregwysing verwag. Solank dit nie steur nie, het sy uiteindelik toegegee. Toe Helena vertrek, het Larissa die Mona pop geneem en dit in Bea se verslete rugsak geplaas. Bære dit hier om later huis toe te neem. Die gebaar van vrygewigheid, so natuurlik vir Larissa, het trane in Bea se oë gebring. Sy het nog nooit iets so niets en mooi besit nie. Die klavierlesse het rustig verloop met Bea wat gefassineer gekyk het terwyl Larissa eenvoudige Mozart-stukke gespeel het onder die leiding van die streng juffrou Carla. Aan die einde van die sessie het die meisies afgegaan om in die kombuis te eet, nog 'n breek met die vorige reëls, toe Larissa altyd alleen in die eetkamer geëet het. Dirk, die chef, het ewe verward gelyk oor die nuwe riglyne, maar het albei met dieselfde sorg bedien, uitgebreide toebroodjies, natuurlike sap en petit gteo vir nagereg. Bea het met oë verwyd van genot geëet en elke happie geniet asof dit die laaste was. Is dit altyd so, vra sy in 'n fluistering vir Larissa, toe die chef weggestap het. Wat? Die kos? Ja, Dirk kook supergoed. Hoekom? Bea het haar skouers opgetrek, sonder om te weet hoe om die afgrondelike verskil tussen daardie versnapering en die skaars maaltye wat sy gewoonlik tuis gehad het, te verduidelik. Intussen op die boonste verdieping het Maria noukeurig die gastekamer skoongemaak, nog steeds gespanne oor haar dogter se teenwoordigheid in die huis. Ten spyte van die nuwe reëls, het jare se kondisionering onder Helena se streng regime nie oornag verdwyn nie. Elke geluid van voetstappe in die gang het haar laat skrik, uit vrees vir 'n teregwysing. Helena het by die deur van die kamer wat Maria skoongemaak het, verskyn en haar vir 'n paar oomblikke stil dopgehou voordat sy gepraat het. Jou dogter eet 'n versnapering saam met Larissa in die kombuis, het sy meegedeel. Die neutrale toon het nie goedkeuring of afkeuring geopenbaar nie. Ek sal haar dadelik gaan haal, mevrou, het Maria geantwoord en die stofdoek laat val. Dit is nie nodig om hulle nou te onderbreek nie. Helena het gepauseer en haar woorde versigtig gekies. Gustav het genoem dat u probleme ondervind om werk en sorg vir die dogter te versoen. Maria was vir 'n oomblik sprakeloos, verras deur die rigting van die gesprek. Ja, mevrou. Sedert my man sedert ek alleen met Bel gebly het, was dit moeilik. Sy het gehuiwer, sy het nog nooit persoonlike besonderhede met die baas gedeel nie. My buurvrou het gewoonlik na skool vir haar gesorg, maar nou is sy siek. Helena het geknik en die inligting opgeneem. Ek verstaan. En wat van die skool?
Waar is Bel ingeskryf? By Stadslaerskool Noorderlig in Diepsloot. Sy is 'n goeie student, sy bring altyd goeie punte huis toe. 'n Ongemaklike stilte het tussen hulle ingetree. Maria, gewoond daaraan om slegs te antwoord wat gevra is, het senuweeagtig gewag. Gustav is toegewyd daaraan om die dinamika van hierdie huis te verander, sê Helena uiteindelik. Ek kan my voorstel dat hy reeds met u gepraat het oor die moontlikheid om Bea meer gereeld te bring. Ja, mevrou. Meneer Gustav was baie vrygewig. Maar ek beloof sy sal nie pla nie. Helena het 'n agtelose gebaar met haar hand gemaak. Larissa hou blykbaar van haar. My dogter het nie baie opregte vriendskappe nie. Daar was 'n byna melankoliese noot in haar stem. Die kinders wat haar omring stel gewoonlik meer belang in seiljagritte of partytjies by die strandhuis. Maria het geknik sonder om te weet hoe om te antwoord. Sy het nooit gedink dat Helena enige kwesbaarheid of kommer voor haar kon uitdruk nie. Ek neem aan Bea het nog nooit klavierlesse, swemlesse of balletlesse gehad nie, het Helena voortgegaan, haar toon het teruggekeer na haar gewone pragmatisme. Nee, mevrou. Ons het nie die middele vir daardie aktiwiteite nie. Helena het vir 'n oomblik iets oorweeg, haar gesig 'n ondeurdringbare masker. Wel, keer terug na u werk. Ek sal die meisies gaan haal wanneer hulle klaar geëet het. Toe Helena vertrek, het Maria diep asem gehaal en probeer verwerk wat pas gebeur het. Vir die eerste keer in 4 jaar wat sy in daardie huis gewerk het sy iets naby aan 'n werklike gesprek met die baas gehad. Aan die einde van daardie dag, toe dit tyd was vir Maria en Bea om te gaan, het Larissa 'n boei gemaak en gesmeek dat haar vriendin vir aandete moes bly. Gustav, wat buitengewoon vroeg van die kantoor af teruggekeer het die idee dadelik ondersteun. Dit sal 'n plesier wees om u vir aandete te hê, sê hy en ignoreer Helena se gespanne uitdrukking. Maria, onkant gevang, het beleefd begin weier. Dit is baie vriendelik, meneer, maar ons wil nie pla nie. Boonop vertrek die laaste bus na ons streek om 9:00. Moenie daaroor bekommerd wees nie. Ek kan 'n bestuurder reël om julle later huis toe te neem. Die aanbod was so ongewoon dat Maria nie geweet het hoe om te antwoord nie. In al haar jare wat sy in huise van ryk families gewerk het, is sy nog nooit genooi om aan die tafel met die baase te sit nie. Wat dink jy, Helena, vra Gustav en plaas sy vrou doelbewus in 'n moeilike posisie voor die angstige kinders. Helena het haar man se blik gehandhaaf, 'n stille dialoog van mag wat die ruimte tussen hulle deurkruis het. Uiteindelik, met 'n glimlag wat nie haar oë bereik het nie, het sy geantwoord. Natuurlik. Hoekom nie? Die aandete was 'n surrealistiese ervaring. Maria, in haar werkuniform, het styf gesit aan die weelderige eetkamertafel, waar sy normaalweg net maaltye bedien het. Bea, hoewel meer op haar gemak danksy haar vriendskap met Larissa, het ook misplaas gelyk tussen die silwerware en fyn kristal. Dirk het 'n uitgebreide spyskaart bedien, saam met passievrugsaus, Siciliaanse suurlemoenrisotto en geglaseerde groente, en met nuuskierigheid die nuwe dinamika dopgehou. Helena het 'n formele beleefdheid gehandhaaf en af en toe vrae gevra oor Bea se skool en Maria se planne vir haar dogter se toekoms. Bea het vir my gesê sy hou baie van wiskunde, het Gustav opgemerk en probeer om die duidelike spanning te verlig. Ja, meneer. Sy was nog altyd goed met syfers, het Maria geantwoord, trots ten spyte van haar senuweeagtigheid. Die juffrou sê sy het aanleg. Soos jy, Larissa, het Helena opgemerk en almal verras met die vergelyking. Miskien kan Bea jou boeke oor wiskundige logika sien. Dit is gepas vir haar ouderdom. Die opmerking, oënskynlik toevallig, het 'n klein toegewing geopenbaar, Helena se eerste erkenning dat die vriendskap tussen die meisies kon voortgaan. Na die nagereg, 'n uitgebreide pistache roomys met rooi vrugsaus wat Bea stom geslaan van genot gelaat het Gustav gevra om privaat met Maria te praat. In die kantoor het hy reguit tot die punt gekom. Maria, ek wil graag 'n paar veranderinge in u werksituasie voorstel. Sy het senuweeagtig geknik en die ergste gevrees ten spyte van die oënskynlike verbeteringe. Eerstens verhoog ek u salaris met 50%, terugwerkend tot die begin van hierdie maand. Maria het haar oë verwyd en kon skaars glo wat sy hoor. Daarbenewens sal ek 'n mediese fonds vir u en Bea voorsien. En ek wil u graag help om u studies te hervat, as dit u belangstelling is. My studies, het Maria verstom herhaal. Ja. Helena het genoem dat u nie u hoërskool voltooi het nie. Daar is uitstekende aanprogramme wat versoenbaar kan wees met u werksure.
Ek sal alle koste dra. Die trane het oor Maria se gesig begin stroom voordat sy dit kon terughou. In haar 32 jaar het niemand ooit soveel oor haar toekoms bekommerd geraak nie. Hoekom doen meneer dit, vra sy uiteindelik, haar stem bewoe. Gustav het vir 'n oomblik nagedink en sy woorde versigtig gekies. Omdat ek ontdek het dat ek nie net as werkgewer mislik het nie, maar as mens. Ek het toegelaat dat hierdie huis 'n omgewing van vrees en ongelykheid word, waar mense as weggooibare gereedskap behandel word. Ek wil dit verander. Hy het gepauseer en Maria se emosionele blik gehandhaaf. Dit is nie liefdadigheid nie, Maria. Dit is laat erkenning van die waarde van u werk en u potensiaal. Buite die kantoor het Helena die gesprek gehoor, haar gesig 'n ontsyferbare masker. Toe Gustav die deur oopmaak, het hy haar in die gang gevind. Ons het gewonder waar jy was, sê sy met bestudeerde toevalligheid. Net besig om 'n paar besonderhede met Maria uit te sorteer. Gustav het haar uitdagend aangekyk. Enige probleem? Geen. Helena het sy blik vir 'n lang oomblik gehandhaaf. Die bestuurder wag om hulle huis toe te neem. In die ingangsportaal was die afskeid van die meisies emosioneel. Larissa het Bea styf omhels en haar laat beloof dat sy die volgende dag sou terugkom. Toe Helena nader gekom het vir die formele afskeid, het sy die verdagte volume in Bea se rugsak opgemerk. Wat het jy daar, vra sy, haar toon het die meisie van vrees laat vries. Larissa het vinnig ingegryp. Ek het die Mona vir haar gegee, mamma. Ek het twee dieselfde, onthou. Helena het na haar dogter gekyk, die vasberadenheid in haar blik soos haar eie, en toe na Bea, wat gelyk het asof sy die pop dadelik sou teruggee. Volgende keer, sê Helena en verras almal, vra voordat jy jou speelgoed gee. Nie omdat jy dit nie mag gee nie, maar omdat dit belangrik is om te leer om bewuste, nie impulsiewe keuses te maak nie. Dit was nie jy se goedkeuring nie, maar dit was ver van die teregwysing wat almal verwag het. Gustav het 'n betekenisvolle blik met sy vrou uitgeruil en daarin die eerste teken van 'n moontlike transformasie gesien. Toe die motor vertrek en Maria en Bea wegry, het die van der Merwe familie in die gang gebly, elke lid verdiep in hul eie gedagtes oor die veranderinge wat in hul lewens begin ontvou het. Hulle is gaaf, het Larissa die stilte verbreek en hoopvol na haar ouers gekyk. Ja, my skat, hulle is, het Gustav geantwoord en sy hand op sy dogter se skouer geplaas. Helena het geen kommentaar gelewer nie, maar haar stilte het nie meer so swaar van afkering gelyk nie. Inteendeel, dit het gelyk asof sy nadink, asof sy waarhede wat sy altyd as vanselfsprekend aanvaar het, heroorweeg. Daardie aand, terwyl hulle voorberei het om te slaap, het Gustav Helena op die balkon van die hoofsuite gevind, besig om peinsend na die verligte tuine van die eiendom te kyk. Dit gaan regtig gebeur, vra sy sonder om te draai. Al hierdie veranderinge. Ja, het Gustav eenvoudig geantwoord en langs haar gestop. Dit gaan gebeur. Jy laat dit klink asof ek 'n soort monster is. Nee, Helena. Ek probeer net iets regstel wat ons te ver gelaat het, ons twee. Hy het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Ek het vandag gesien hoe jy met Bea gepraat het. Dit was anders. Helena het gesig, haar skouers het 'n bietjie van hul gewone styfheid verloor. Larissa hou blykbaar regtig van haar. Ek het haar nog nooit so opreg entoesiasties oor 'n vriendskap gesien nie. Dit was 'n klein, maar betekenisvolle toegewing. Vir die eerste keer het Helena 'n moontlike waarde in die teenwoordigheid van Bea en Maria in hul lewens erken. Dit sal alles verander, besef jy, het sy bygevoeg, 'n tikkie kwesbaarheid in haar gewoonlik beheerde stem. Nie net vir hulle nie, maar vir ons. Soms, het Gustav sagkens geantwoord, is verandering presies wat ons nodig het, selfs wanneer ons dit nie weet nie. Intussen, in die klein woonstel in Randburg, het Bea omhels met die Mona pop geslaap, 'n sagte glimlag op haar gesig. Maria, wat aan die enigste tafel in die kamer gesit het berekeninge gemaak met die nuwe beloofde salaris, trane van verligting het stil weggestroom. Vir die eerste keer in jare het sy haarself toegelaat om te droom van 'n beter toekoms, nie net vir Bea nie, maar vir haarself. Die herehuis in Heidepark en die beknopte woonstel in die buitewyke het soos wêrelde gelyk wat deur 'n onoorbrugbare afgrond geskei is. Tog het 'n klein brug tussen hulle begin vorm, gebou deur die onverwagte ontmoeting tussen 'n sakeman en 'n hongerkind. In die weke wat gevolg het 'n subtiele transformasie in die van der Merwe herehuis begin plaasvind.
Soos rimpelings in die water na die impak van 'n klip, het die veranderinge wat Gustav begin het, versprei en almal rondom op verskillende en onverwagte maniere beïnvloed. Vir Maria was die verskil tasbaar in elke aspek van haar roetine. Die aansienlike salarisverhoging het haar en Bea in staat gestel om na 'n klein, maar ordentlike woonstel nader aan die werk te verhuis. Met mediese fonds vir die eerste keer in haar lewe kon sy uiteindelik chroniese probleme behandel wat sy jare lank geïgnoreer het weens die onbetaalbare koste. En na baie aanmoediging van Gustav, het sy ingeskryf vir 'n aandprogram om haar hoërskool te voltooi, die eerste stap om haar slapende droom om verpleegkunde te studeer te verwesenlik. Die dame lyk anders. Tannie Maria het Johanna, die huishoudster, opgemerk terwyl hulle saam die spens van die herehuis op 'n woensdagoggend georganiseer het. Maria het geglimlag en haar nuwe uniform reggetrek wat die oues, verslete deur jare se gebruik, vervang het. Hoe so anders? Meer lig. Loop selfs anders. Meer regop, weet jy? Johanna het haar stem verlaag en rondgekyk om seker te maak dat niemand luister nie. Hierdie saak van meneer Gustav wat die reëls verander, ek het nooit gedink dit sou hou nie. Ek het gedink Tannie Helena sou 'n manier vind om alles binne 'n week weer normaal te maak. Maria het geknik en haar kollega se wantroue verstaan. Sy self het elke dag gewag dat die droom skielik sou eindig, dat Helena die beheer met 'n eysterhand sou hervat, dat hulle sou terugkeer na die ou dinamika van vrees en onderdanigheid. Maar verrassend genoeg, het dit nie gebeur nie. Soms dink ek dat ek droom, het Maria gebieg terwyl sy die blikkies kos noukeurig georganiseer het. Bea is so gelukkig, ek het haar nog nooit so gesien nie. En sy het gehuiwer, nog ongemaklik om oor haarself te praat, studeer weer. Op 32 jaar oud. Johanna het geglimlag, opreg bly vir haar kollega, hoewel nog steeds versigtig. Tannie Helena lyk asof sy dit aanvaar. Gister nog het ek haar in die tuin met Bea sien praat. My mond het oopgehang. Inderdaad, Helena se houding was wat almal die meeste verras het. Na die aanvanklike weerstand teen die veranderinge wat Gustav opgelê het sy blykbaar 'n fase van stille waarneming betree. Sy het nie entoesiastiese goedkeuring getoon nie, maar het ook nie die nuwe reëlings gesaboteer nie. Sy het waargeneem, geëvalueer en af en toe klein toegewings gemaak wat almal verras het. In die sitkamer van die herehuis, daardie selfde oggend, het Helena Larissa se klavierlesse toesig gehou toe Bea aangekom het, gebring deur Maria voor die begin van die skoolskedule. Sedert Gustav bepaal het dat Bea in die herehuis kon wag tot skooltyd, het dit algemeen geword om haar gefassineerd na haar vriendin se musieklesse te kyk. Goeiemôre, Tannie Helena, het Bea skugter gegroet, nog nie heeltemal op haar gemak met die matriarg van die huis nie, ten spyte van maande se saamwoon. Helena het geknik as erkenning. Goeiemôre, Beatrix. Larissa is amper klaar met die oefening. Bea het stil op die bank gesit, haar hande versigtig in haar skoot en met bewondering gekyk terwyl Larissa 'n vereenvoudigde Chopin-stuk gespeel het. Toe die meisie klaar was, het die juffrou 'n paar aantekeninge gemaak voordat sy vertrek het. Jy vorder goed, Larissa, het Helena opgemerk en die blad musiek geïnspekteer. Toe verrassend genoeg, draai sy na Bea. Sou jy ook graag klavier wou leer, Beatrice? Die vraag het die meisie heeltemal onkant gevang. Ek. Klavier. Haar oor het verwyd van die idee. Ek weet nie of ek sou kon nie, Tannie Helena. Hoekom nie? Jy het funksionele ore en hande, nie waar nie? Helena se kenmerkende pragmatisme het gebly, maar daar was 'n ander toon in haar stem, minder koud, meer pedagogies. Ja, mevrou Redba onseker geantwoord. Dan kan jy leer. Die vraag is of jy wil. Larissa het entoesiasties ingegryp, dit sal so lekker wees, Bea. Ons kan saam oefen. Bea het tussen Larissa en Helena gekyk, nog onseker of dit werklik 'n opregte aanbod of 'n soort toets was. Ek sal baie graag wil, het sy uiteindelik geantwoord, haar stem byna 'n fluistering. Helena het beslissend geknik. Ek sal met juffrou Carla praat om 3:30 na Larissa se les by te voeg. Ons kan volgende week begin. Toe Helena die kamer verlaat, het Larissa van vreugde gespring en haar vriendin omhels. Dit is ongelooflik, Bea. Mamma het nog nooit voorheen lesse vir iemand aangebied nie. Op die boonste verdieping het Gustav die toneel van die kantoor se balkon af dopgehou. 'n Gevoel van rustige tevredenheid het hom gevul. Die veranderinge wat hy begin implementeer het op maniere gebloei wat hy nie voorsien het nie.
Helena, in die besonder, het hom verras, nie met groot dramatiese gebare van transformasie nie, maar met klein dade wat krake in die pantser van koue en afstand wat sy vir jare gekweek het, onthul het. Later daardie dag het Gustav Maria vir 'n gesprek in sy kantoor genooi. Sedert die insident met Bea, het hy seker gemaak dat hy op hoogte bly van die vordering van die huishoudster en haar dogter, opreg geïnteresseerd in hul welstand. "Hoe gaan die lesse?" vra hy, nadat Maria op die stoel voor hom gaan sit het. "Baie goed, meneer. Dis moeilik na soveel jare, maar ek kan bybly." Daar was 'n glans van trots in haar oë wat maande gelede nie daar was nie. "En die nuwe woonstel? Voldoen dit aan julle behoeftes?" "Meer as dit, meneer. Dit is die eerste plek wat ons regtig ons eie kan noem." Maria het gehuiwer, asof sy oorweeg of sy moes voortgaan. Bea het nou haar eie kamer. Klein, maar net hare. Sy het dit nog nooit voorheen gehad nie. Gustav het geknik en die diep betekenis van daardie eenvoudige woorde verstaan. 'n Eie ruimte, iets wat hy en sy familie altyd as vanselfsprekend aanvaar het vir Bea en Maria 'n fundamentele verandering in hul lewensgehalte verteenwoordig. "Ek het 'n voorstel vir u, Maria," sê hy en leun vorentoe. "Johanna gaan volgende jaar aftree. Ek wil graag hê u moet oorweeg om die pos van huishoudster oor te neem wanneer u studies voltooi." Maria het bleek geword van verrassing. "Ek? Huishoudster? Maar meneer, ek weet nie of ek die kwalifikasies daarvoor het nie." "U het wel. U ken hierdie huis beter as enige iemand anders, is georganiseerd, verantwoordelik en studeer. Johanna kan u dadelik begin oplei, geleidelik." Gustav het bemoedigend geglimlag. "Die salaris sal aansienlik hoër wees, natuurlik, en die ure sal u toelaat om u hoërstudies voort te sit, as u besluit om daardie pad te volg." Die trane het in Maria se oë begin vorm. "Ek weet nie wat om te sê nie, meneer." "U hoef nie nou te antwoord nie. Praat met Bea, dink daaroor na. Dit is 'n belangrike besluit." Toe Maria die kantoor verlaat, het sy Helena in die gang gevind, blykbaar besig om te wag om met haar man te praat. Die twee vroue het vir 'n oomblik na mekaar gekyk, Maria met haar oë nog nat, Helena met haar gewone saamgestelde uitdrukking, dog minder streng as voorheen. "Is alles reg, Maria?" vra Helena, op 'n toon wat 'n paar maande gelede heeltemal vreemd van haar sou geklink het. "Ja, mevrou. U man het my pas 'n baie vrygewige voorstel gemaak." Helena het geknik, sonder om besonderhede te vra. Gustav kan soms impulsief wees, maar hy sien gewoonlik potensiaal waar ander dit nie sien nie. Dit was die naaste aan 'n kompliment wat Maria nog van Helena ontvang het, en sy het nie presies geweet hoe om te antwoord nie. Sy het gekies vir 'n skugter glimlag voordat sy weggestap het. Binne die kantoor het Helena Gustav gevind wat besig was om dokumente te hersien. "Het jy Johanna se pos aan Maria aangebied?" vra sy sonder omhaal en gaan sit op die stoel wat die huishoudster pas ontruim het. Gustav het haar aangekyk en probeer om haar toon te ontsyfer. "Ja. Dink jy dit is 'n fout?" Helena het die vraag vir 'n oomblik oorweeg en die diamantarmband aan haar pols reggetrek. "Verrassend genoeg, nee." Sy het vermoë getoon. "Ek is beïndruk. Ek het meer weerstand van jou kant verwag. Omdat jy dink ek is onbekwaam om verdienste te erken." Gustav het effens geglimlag. "Nee. Omdat veranderinge van hierdie omvang nooit maklik vir jou was nie." Helena het sy blik gehandhaaf. In die afgelope maande het die dinamika tussen hulle verander. Die afgrond wat oor die jare van hul huwelik ontstaan het, hy verdiep in die bou van sy ryk, sy in die handhawing van voorkoms en die bestuur van die sosiale lewe, het stadig begin afneem. Hulle het meer gepraat, meer openlik verskil, maar ook na mekaar geluister op 'n manier wat hulle lankal vergeet het. "Larissa is anders," het Helena opgemerk en effens van onderwerp verander. "Meer vrolik. Minder selfgesentreerd. Ek het dit ook opgemerk. Die vriendskap met Bea was goed vir haar. Ek het klavierlesse vir die meisie aangebied," het Helena onthul, op 'n byna toevallige toon, asof dit nie 'n dramatiese afwyking van haar vorige gedrag was nie. Gustav kon sy verrassing nie wegsteek nie. "Regtig? Wat het jou gemotiveer?" Helena het haar blik weggedraai na die tuin wat deur die venster sigbaar was, waar Larissa en Bea nou onder die toesig van die kinderoppasser gespeel het, voor die middagklasse. Sy het potensiaal. Dit sou 'n vermorsing wees om dit nie te ontwikkel nie. Sy het gepauseer en die volgende woorde versigtig gekies.
En Larissa moet leer dat talent en intelligensie nie eksklusief is vir ons sosiale klas nie. Dit was 'n betekenisvolle erkenning afkomstig van iemand wat altyd trots was op haar status en die sosiale grense wat sy streng gehandhaaf het. Jy verander, Helena, het Gustav sagkens opgemerk. Ons almal is, het sy geantwoord, sonder om direk te bevestig of te ontken. Hierdie huis is nie meer dieselfde nie. In die tuin het die meisie se gelag weergalm terwyl hulle bal gespeel het met Max, die familie se golden retriever. Larissa, voorheen altyd onberispelik geklee, selfs verspeel, het nou met deurmekaar hare en rooi wange gehardloop, sonder om te gee dat gras haar knieë bevlek. Bea, wat elke dag meer selfvertroue gekry het die spel gelei en Larissa geleer hoe om speletjies te speel wat sy in die strate van die buitewyke geleer het. Die volgende week het Maria 'n oproep van Bea se skool gekry in die middel van die werksdag. Die pedagogiese koördineerder wou graag praat oor die meisie se uitsonderlike prestasie in wiskunde en wetenskap en het voorgestel dat sy aan die Suid-Afrikaanse wiskunde-olimpiade vir staatskole deelneem. Dit is 'n groot geleentheid vir Bea, het die koördineerder oor die telefoon verduidelik. Maar ons sal moet hê sy neem deel aan voorbereidingsklasse op Saterdagoggende vir 2 maande. Maria het op haar lip gebyt, bekommerd. Op Saterdag het sy deeltyds in die Van der Merwe huis gewerk, en sy het niemand gehad om Bea by te los gedurende die oggende nie. Toe sy die saak met Helena bespreek, reeds die weiering vrees, het sy 'n onverwagse antwoord ontvang. Ek sien geen probleem daarin om die skedule aan te pas sodat Bea aan daardie lesse kan deelneem nie, sê Helena en blaai afgetrokke deur 'n dekorasietydskrif. Larissa het op Saterdag tennislesse op dieselfde tyd. Ek kan die bestuurder vra om Bea op pad by die skool af te laai. Maria was vir 'n oomblik sprakeloos. Sou die dame dit doen? Helena het haar oë van die tydskrif opgeslaan, haar blik indringend. Beatrice het akademiese aanleg getoon. Dit sou irrasioneel wees om dit nie aan te moedig nie. Sy het gepauseer en die tydskrif toegemaak. Boonop, as sy op hierdie pad voortgaan, kan sy 'n beurs kry vir 'n beter hoërskool. Miskien selfs by Crawford Kollege Sandton, waar Larissa studeer. Die melding van daardie moontlikheid, Bea wat in een van die mees gesogte skole in die stad studeer, was so surrealisties dat Maria dit skaars kon verwerk. Ek weet nie hoe om u te bedank nie, Tannie Helena. Dit is nie 'n guns nie, Maria. Dit is 'n belegging. Helena het haar gewone pragmatiese toon hervat, maar daar was iets anders in haar blik, 'n sagtheid wat voorheen nie bestaan het nie. In 'n ander deel van die huis het Larissa haar nuutste tegnologiese speelding vir Bea gewys, 'n ultramoderne tablet wat Gustav van 'n onlangse reis na Tokio gebring het. Kyk net, dit het al die voelste opvoedkundige toepassings, het sy geanimeerd verduidelik terwyl sy haar vinger oor die skerm skuif. Hierdie een leer kinders programmering. Dis super lekker. Bea het gefassineerd gekyk en skugter aan die skerm geraak toe Larissa dit aanbied. Haar uitdrukking het effens verander toe sy 'n gevorderde wiskunde toepassing sien. Mag ek hierdie een probeer, vra sy en wys na die ikoon. Natuurlik. Maar dis moeilik. Ek kan net die eerste vlakke doen. Tot Larissa se verrassing het Bea die probleme met indrukwekkende gemak begin oplos en vinnig gevorder deur die vlakke wat haar vriendin uitdagend gevind het. Hoe doen jy dit, vra Larissa, stom geslaan. Bea het haar skouers opgetrek, effens skaam. Ek het nog altyd van syfers gehou. Hulle maak vir my sin. Toe Gustav die kamer binnekom, het hy die 2 meisies verdiep in die toepassing gevind, met Bea wat geduldig wiskundige konsepte aan Larissa verduidelik het. Papa, het Larissa uitgeroep toe sy hom sien. Bea is soos 'n wiskundigenie. Sy kon al die probleme oplos wat ek nie kon nie. Gustav het die toneel met opregte belangstelling dopgehou. Regtig. Dit is indrukwekkend, Bea. Die meisie het gebloos van die kompliment. Dis niks groots nie, ek gee net aandag in die lesse. Bea gaan aan die wiskunde-olimpiade deelneem, het Larissa trots meegedeel. Mamma het gesê ons bestuurder sal haar na die Saterdagklasse neem. Gustav het sy wenkbroue gelig, opreg verras. Helena se inisiatief om met die logistiek vir Bea se lesse te help, was nog 'n teken van die geleidelike transformasie wat plaasgevind het. Dit is uitstekend, Bea. Miskien kan ons 'n paar gevorderde boeke reël om met jou voorbereiding te help. Die dankbaarheid in die meisie se blik was tasbaar. Slegs 'n paar maande gelede het sy weggesteek op die kombuisvloer geëet, verskrik oor die moontlikheid om ontdek te word.
Nou het sy gevorderde wiskunde in die hoofkamer van die herehuis bespreek, met toegang tot opvoedkundige hulpbronne waarvan sy nooit gedroom het nie. Daardie aand tydens die aandete het Gustaf almal verras deur 'n aankondiging te maak. Ek oorweeg dit om 'n opvoedkundige beursprogram vir kinders van der Merwe groepwerknemers te stig. Helena, wat fyn 'n stukkie filet mignon gesny het haar beweging gestop. 'n Beursprogram. Gebaseer op wat? Akademiese verdienste hoofsaaklik. Volle betaling van skoolgeld by gehalte privaatskole, leermateriaal, uniforms, alles. Gustaf het gepauseer en sy vrou se reaksie dopgehou. Dit sou begin as 'n loodsprojek by die konstruksiemaatskappy, maar sou uiteindelik uitbrei na alle maatskappye van die groep. Dit is nie 'n besluit wat by aandete geneem word nie, Gustaf. Ons moet die finansiële, logistieke aspekte bespreek. Ek het reeds die voorlopige berekeninge gedoen. Dit is heeltemal uitvoerbaar, selfs op groot skaal. Hy het geglimlag en geweet dat Helena se weerstand nou meer oor vorm as inhoud gegaan het. En ek het 'n ideale kandidaat om ons eerste beursstudent te wees. Bea, het Larissa uitgeroep en vinnig die punte verbind. Gustaf het geknik. Presies. Met haar prestasie in die wiskunde Olimpiade sou sy reeds volgende jaar met 'n volle beurs by Crawford Kollege Sandton in dieselfde klas as Larissa kon inskryf. Helena het haar mes en vurk neergesit, pynsend. 'n Paar maande tevore sou die idee om die opvoeding van 'n huishoudster se dogter in dieselfde elite skool as haar eie dogter te finansier absurd gelyk het. Nou, vreemd genoeg, het dit sin gemaak. Die idee het verdienste, het sy uiteindelik toegegee. Maar ons moet duidelike kriteria opstel. Dit kan nie soos bevoordeling of liefdadigheid lyk nie. Dit moet uitsluitlik gebaseer wees op akademiese prestasie en potensiaal. Gustaf het geglimlag en die manier waarop Helena 'n gebaar van vrygewigheid in iets pragmaties en gestruktureerd verander het, erken. Dit was haar manier om veranderinge te aanvaar sonder om haar beginsels van orde en verdienste heeltemal prys te gee. Natuurlik. Ons kan die kriteria saam opstel, het hy ingestem. Wat nie een van hulle besef het nie, was Larissa se aandagtige blik, wat die dinamika tussen haar ouers met groeiende begrip dopgehou het. Die 9-jarige meisie, voorheen geïsoleer in haar wêreld van voorregte, het komplekse konsepte soos ongelykheid, geleenthede en geregtigheid begin verstaan, nie deur abstrakte lesse nie, maar deur die konkrete vriendskap met iemand uit 'n werklikheid so anders as haar eie. Intussen in Maria en Bea se nuwe woonstel in Randburg, het ma en dogter oor die nuus gesels. Wil jy regtig hierdie lesse op Saterdag doen, het Maria gevra en Bea gehelp met haar huiswerk aan die klein kombuistafel, 'n gebruikte meubelstuk wat Gustaf aangedring het om met 'n nuwe een te vervang, maar wat Maria uit sentimentele gehegtheid behou het. Ja, mamma. Die juffrou het gesê ek het 'n kans om 'n medalje te wen, het Bea geantwoord, gekonsentreer op 'n breuke probleem. Maria het haar dogter met 'n mengsel van trots en vrees dopgehou. Alles het so vinnig verander. 'n Paar maande gelede kon hulle skaars die huur van die kamer in Diepsloot betaal. Nou het hulle hul eie woonstel, Maria het gestudeer, en Bea het moontlikhede gehad wat voorheen onbereikbaar gelyk het. En hoe is dit nou in die van der Merwe huis? Is jy nog bang vir tannie Helena, vra sy en onthou die vrees wat haar dogter voorheen gevoel het. Bea het die vraag vir 'n oomblik oorweeg. Dis nie vrees nie, dis meer respek. Sy is ernstig, maar sy skree nie meer nie. En soms glimlag sy selfs as 'n klavier speel. Die melding van die klavierlesse, lekse wat Maria nooit vir haar dogter sou kon bied nie, het haar hart van dankbaarheid laat saamtrek. Ten spyte van die aanvanklike koue, het Helena die belofte van die lesse nagekom, en selfs 'n elektroniese klawerbord gekoop sodat Bea tuis kon oefen. Hou jy van Larissa? Is julle regtig vriende? Bea het opreg geglimlag. Ja. Sy is gaaf. Eers het ek gedink sy is bederf, maar nou sien ek dat sy net nie baie dinge geken het nie. Ek leer haar speletjies en sy leer my ander dinge. Dis regverdig. Die eenvoud van die kinderlike verduideliking het 'n wysheid bevat wat baie volwassenes nooit bereik het nie. Maria het die bokant van haar dogter se kop gesoen, verwonderd oor haar veerkragtigheid en aanpasbaarheid. Die volgende oggend, toe hulle by die van der Merwe huis aankom, is hulle begroet deur 'n ongewone toneel. Helena, normaalweg besig met sosiale verpligtinge of liefdadigheidsvergaderings op daardie tydstip, was in die kombuis met Larissa en Dirk, die chef, blykbaar besig om die meisies te leer hoe om koekies te bak.
Goeiemôre, sê Helena toe sy hulle sien met 'n ligte knik. Ons maak sjokoladekoekies. Larissa het aangedring dat ons vir Bea wag om die prettige deel te begin, die vorms uit te sny. Die chef, nog nie heeltemal op sy gemak met die nuwe dinamika van die huis nie, het Bea bemoedigend geglimlag. Ons het ook 'n voorskoot in jou grootte. Wil jy by ons aansluit? Bea het na haar ma gekyk, op soek na toestemming, en Maria het geknik, nog steeds verras deur die toneel. Jy mag gaan. Ek sal my werk bo begin. Terwyl Maria die trappe opgestap het om die kamer skoon te maak, het sy nagedink oor hoe daardie huis, voorheen 'n omgewing van spanning en vrees, geleidelik in iets anders verander het. Dit was nie perfek nie, Helena het nog baie van haar vereistes en protokolle gehandhaaf, maar die verstikkende styfheid het plek gemaak vir 'n meer asemhaalbare atmosfeer. Aan die einde van daardie middag, toe Maria haar werksdag voltooi het en Bea in die speelkamer gaan haal het sy Gustav gevind in 'n ernstige gesprek met sy dogter en Larissa. Die meisies het aandagtig geluister terwyl hy iets oor sosiale ongelykheid in Suid-Afrika verduidelik het, in toeganklike taal, maar sonder om die kinders se intelligensie te onderskat. Ag Maria, sê hy toe hy haar opmerk. Ek het juis vir die meisies verduidelik oor die nuwe beursprogram. Bea was die inspirasie vir dit alles, weet jy. Maria het geglimlag, nog ongemaklik met komplimente. En Tannie Helena was baie vrygewig. Dit is nie vrygewigheid nie, dit is geregtigheid, het Gustav geantwoord en onbewustelik herhaal wat Helena voorheen gesê het. Talente is nie eksklusief vir spesifieke sosiale klasse nie, slegs die geleenthede om dit te ontwikkel. Die woorde het Maria op pad huis toe bygebly. Geregtigheid, nie liefdadigheid nie. Die onderskeid was belangrik, dit het waardigheid bewaar, dit het die intrinsieke waarde van elke persoon erken, ongeag hul herkoms of finansiële situasie. Daardie aand, terwyl sy op haar nuwe bed, in haar nuwe kamer, in haar nuwe woonstel gelê het Maria haarself toegelaat om te droom, nie net oor Bea se toekoms, nou vol moontlikhede nie, maar oor haar eie toekoms. Op 32 jaar oud het sy vir die eerste keer gevoel dat dit nie te laat was om weer te begin nie, om meer te wees as wat omstandighede haar tot dusver toegelaat het. Aan die ander kant van die stad, in die Van der Merwe huis, het Helena Gustav dopgehou terwyl hy op sy skootrekenaar in die bed gewerk het. Waaraan werk jy so laat? Besig om die kriteria vir die beursprogram te finaliseer, het hy geantwoord, sonder om sy oë van die skerm af te haal. Ek wil dit volgende week aan die raad voorlê. Helena het langs hom gaan sit en hom verras deur opregte belangstelling te toon. Mag ek sien? Gustav het die skootrekenaar oorhandig en dopgehou terwyl sy aandagtig die dokument gelees het. Helena het altyd 'n skerp verstand vir sake gehad. Dit was sy, immers, wat in die vroeë jare sommige van die konstruksiemaatskappy se winsgewenste strategieë voorgestel het. Die sosio-ekonomiese kriterium is te vaag, het sy na 'n paar minute opgemerk. Ons moet die maksimum gesinsinkomste vir geskiktheid beter definieer. En ek stel voor om onderhoude met die ouers by te voeg. Die gesinsverbintenis tot onderwys is deurslaggewend vir die sukses van enige beursstudent. Gustav het geglimlag en die waarde van die waarnemings erken. Jy is reg. Kan jy die veranderinge maak wat jy nodig ag? Helena het geknik en reeds in die dokument getik. Dit was die eerste keer in jare dat hulle so saamgewerk het, aan iets wat nie streng verband gehou het met sosiale voorkoms of familie-eiendom nie. Weet jy, het sy opgemerk, sonder om haar oë van die skerm af te haal, ek het nooit gedink dat die vind van 'n kind wat oorskietkos in ons kombuis eet, ons lewens so sou verander nie. Jammer, vra Gustav en kyk haar aandagtig aan. Helena het opgehou tik en die vraag vir 'n lang oomblik oorweeg. Nee, het sy uiteindelik geantwoord, met 'n eerlikheid wat albei verras het. Ek is nie. 6 maande het verloop sedert daardie noodlottige middag toe Gustav Bea oorskietkos in die kombuis gevind het. Die Johannesburgse herfs het sagter middae en 'n sagte transformasie in die landskap van die Van der Merwe huis se tuine gebring. Maar dit was nie net die blare van die bome wat verander het nie, die mense van daardie huis het ook op onverwagte maniere gebloei. Op 'n besonder aangename Saterdagmiddag was die agtertuin van die herehuis versier met kleurvolle ballonne en 'n elegant gedekte tafel. Bea het 10 jaar oud geword en vir die eerste keer in haar lewe sou sy 'n verjaardagpartytjie hê. Die mees verrassende, egter, was nie die viering self nie, maar wie dit georganiseer het, Helena. Dink jy alles is in orde, vra Helena vir Johanna en stel die posisie van die eetgerei op die tafel noukeurig reg, die kinders moet oor 'n uur aankom.
Die huishoudster het dadelik geknik, nog nie heeltemal gewoond aan hierdie nuwe weergawe van die baas nie, een wat persoonlik omgegee het vir die besonderhede van 'n verjaardagpartytjie vir die huishoudster se dogter. Alles is perfek, Tannie Helena. Dirk het die koek klaargemaak en die soutgebak is amper gereed. Helena het die tafel met 'n kritiese blik deurgekyk. Die linne servette, die fyn breekware, die kristalglase, alles onberispelik, soos dit vir enige sosiale geleentheid sou wees wat sy gehou het. Die verskil was die doel, om 'n meisie te vier wat, maande gelede, nie eens sigbaar in daardie huis moes gewees het nie. Mamma, mag ek by haar nou gaan aantrek, het Larissa by die deur van die balkon verskyn, byna springend van opgewondenheid. Die rok wat ons vir haar gekoop het, is reeds gestryk. Natuurlik, my skat. Maak seker sy is om 4 uur gereed. En moenie dat sy die versiering nog sien nie, dit moet 'n verrassing wees. Larissa het entoesiasties geknik voordat sy die huis binne geskiet het. In die afgelope maande het die band tussen die twee meisies op 'n manier versterk wat almal verras het. Dit was nie net Bea wat voordeel getrek het uit die vriendskap nie. Larissa, voorheen 'n eensame kind ten spyte van al die voorregte, het die betekenis van 'n opregte vriendskap ontdek, gebaseer op affiniteit en nie op belangstelling nie. Gustav het die toneel van die venster van sy kantoor af dopgehou, 'n glimlag van tevredenheid op sy gesig. Om Helena te sien, die vrou wat voorheen elke werknemer met 'n liniaal en kompas van ys gemeet het, nou persoonlik betrokke by die organisasie van Bea se partytjie, was meer as wat hy kon verwag. Sy foon het gelei, dit was Rian Smit, sy vennoot by die konstruksiemaatskappy. Die beursprogram is eenparig deur die raad goedgekeur, het Rian sonder omhaal aangekondig. Almal het die idee adoreer. Die bemarkingsdireksie praat reeds daarvan om dit as 'n gevalle studie vir die maatskaplike verantwoordelikheidsverslag te gebruik. Uitstekende nuus, het Gustav geantwoord, opreg tevrede. Maar ek wil dit duidelik maak dat dit nie net bemarking moet wees nie. Die bedoeling is om werklike impak te skep. Natuurlik. Terloops, daardie meisie wat jy genoem het, jou werknemer se dogter, hoe het sy in die wiskunde Olimpiade gevaar? Silwer medalje op provinsiale vlak, het Gustav geantwoord en kon die trots in sy stem nie wegsteek nie. Die prysuitdeling is volgende week. Helena en ek sal persoonlik gaan. Indrukwekkend. En sy sal dan ons eerste amptelike beurstudent wees. Alles is reeds gereël met Crawford kollega Santon. Bea begin in Februarie aan die begin van die volgende skooljaar in dieselfde klas as Larissa. Nadat hy opgehang het, het Gustav na die tuin afgegaan en Helena gevind wat die laaste aanpassings aan die versiering doen. Dit lyk pragtig, het hy opgemerk en nader gekom. Ek het nooit gedink jy sou so betrokke raak nie. Helena het 'n blomrangskikking reggemaak voordat sy geantwoord het. Bea verdien dit. Sy het so hard gewerk in die gewone lesse en in die ekstra wiskundelesse. En sy het kortliks gehuiwer om haar gesig te sien toe ons die uitslag van die Olimpiade gewys het, was elke minuut van beplanning werd. Rian het pas gebel. Die beursprogram is goedgekeur. Helena het geglimlag, 'n opregte glimlag, anders as die sosiale glimlag wat sy by geleenthede gebruik het. Uitstekend. Ons sal streng kriteria nodig hê vir die seleksie van die volgende beursstudente. Ek het daaraan gedink om 'n onafhanklike evalueringskomitee te stig. Gustav het sy vrou met hernieude bewondering dopgehou. Helena het altyd 'n briljante verstand vir organisasie en struktuur gehad, eienskappe wat sy voorheen gebruik het om afstand en beheer te handhaaf, maar wat sy nou gerig het op iets konstruktief en transformerend. Ek het ook 'n ander idee gehad, het sy voortgegaan en hom verras. Wat dink jy daarvan om beroepskursusse vir die werknemers aan te bied? Soos ons met Maria gedoen het. Ons kan vennootskappe met onderwysinstellings aangaan. Klink uitstekend, het Gustav geantwoord, opreg beïndruk. Wanneer het jy daaraan gedink? Helena het gehuiwer, asof sy oorweeg het hoeveel om te openbaar. Ek dink al 'n rukkie daaraan. Om Maria dop te hou hoe sy gebloei het met die geleentheid om te studeer. Dit maak sin om dit uit te brei. Voordat Gustav kon antwoord, het hulle geanimeerde uitroepe van die huis gehoor. Larissa het die trappe afgekom met Bea, albei vir die partytjie aangetrek. Bea het 'n eenvoudige, maar elegante turkoois rok gedra, persoonlik deur Helena gekies op 'n middag van inkopies wat almal verras het, en haar hare, voorheen altyd deurmekaar, was in 'n grasieuse kapsel gestileer. Verrassing, het Larissa geskree en haar vriendin se oë bedek tot die laaste oomblik voordat sy die tuinversiering onthul het.
Bea se uitdrukking toe sy die ruimte sien wat vir haar partytjie getransformeer is, was iets wat niemand in daardie huis ooit sou vergeet nie. Haar oë het verwyd, helder van ingehoue trane, en haar mond het oopgegaan in 'n stille oë van verwondering. Vir 'n oomblik het sy bloot verlam gestaan, asof sy nie kon glo wat sy sien nie. "Geluk met jou verjaardag, Beatrix," sê Helena en kom nader met 'n minder stywe houding as gewoonlik. Het die dame dit vir my gedoen?" vra Bea, haar stem byna 'n fluistering. "Ons almal het," antwoord Helena en sluit Gustav en Larissa met 'n gebaar in. "Jy verdien dit." Op daardie oomblik het iets gebeur wat niemand, selfs nie Gustav nie, sou voorsien het nie. Bea het na Helena gehardloop en haar impulsief omhels, wat al die grense van formaliteit wat nog tussen hulle bestaan het, verbreek het. Vir 'n oomblik was Helena sigbaar gespanne, ongewoond aan spontane vertoon van liefde. Maar toe, tot almal se verrassing, insluitend Helena self, het sy die omhelsing beantwoord en haar hand liggies op die meisie se rug geplaas. "Dankie, tannie Helena," sê Bea, haar stem bewoe. "Ek het nog nooit so 'n partytjie gehad nie." "Wel," antwoord Helena en herstel haarself, maar met 'n ander glans in haar oë, "dit is beter om gereed te maak, want jou gaste sal binnekort aankom." Die melding van gaste het Bea se oë nog wyer laat trek. "Gaste? Maar ek het nie. Ons het jou skoolmaats en jou wiskundeklas genooi," het Gustav verduidelik. "En jou onderwyser sal ook kom." Die partytjie het soos 'n droom vir Bea verloop. Kinders van haar skool, baie van wie nog nooit in 'n herrehuis in Heidepark was nie, het saam met ouers gekom wat ewe beïndruk was met die plek. Die wiskundeonderwyser, wat verantwoordelik was om haar vir die Olimpiade in te skryf, het nie haar trots weggesteek toe sy met Gustav en Helena oor die meisie se potensiaal gepraat het nie. Maria, uitsonderlik vrygestel van enige werksfunksie daardie dag, het alles met trane in haar oë dopgehou en het haar eie lewe skaars herken. Binne 'n paar maande het hulle van die armoede van Diepsloot na 'n ordentlike woonstel in Randburg verhuis. Sy het haar studies hervat en was nou op pad om huishoudster te word, en Bea, haar dogter wat soveel keer net brood vir aandete geëet het nou haar verjaardag gevier by 'n partytjie wat uit 'n sprokie gelyk het. "Mag ek sit?" Helena se stem het haar uit haar dagdrome geruk. Maria het vinnig geknik, nog nie heeltemal op haar gemak in sosiale situasies met die baas nie, ten spyte van al die veranderinge. Bea straal, het Helena opgemerk en die meisie dopgehou wat met ander kinders op die grasperk gespeel het. "Danksy die dame en meneer Gustav," het Maria geantwoord. "Ek sou haar nooit so iets kon gee nie." Helena het vir 'n oomblik stil gebly, asof sy die volgende woorde versigtig gekies het. "Weet jy Maria, ek het die afgelope maande baie nagedink. Oor voorregte, geleenthede, verdienste." Sy het gepauseer, haar oë het Larissa en Bea dopgehou terwyl hulle saam gehardloop het. "Ek het altyd geglo dat ons sukses uitsluitlik die gevolg van ons eie inspanning en talent was. Maar die waarheid is meer kompleks, nie waar nie?" Maria het geknik, verras deur die diepte van die refleksie. "Die lewe gee nie vir almal dieselfde kanse nie." "Presies. Bea het net soveel potensiaal as Larissa, miskien selfs meer. Die verskil was nog altyd net die beginpunt." Helena het die diamantarmband wat sy gedra het, reggetrek, 'n outomatiese gebaar wat nou met nuwe betekenis gelaai gelyk het. "Dit het my baie laat bevraagteken wat ek as normaal beskou het." Die dame het baie verander, het Maria opgemerk en haarself verras met die stoutmoedigheid van die opmerking. 'n Ligte glimlag het Helena se lippe geraak. "Ons almal het verander. Ek, jy, Gustav. Selfs die meisies." Sy het gepauseer. "Weet jy wat Larissa se versoek vir haar verjaardag volgende maand was? Dat Bea 'n hele naweek hier moet slaap, om 'n slaappartytjie te hou. Voorheen het sy net materiële dinge gevra." Die opmerking het in die lug gehang, vol betekenis. Larissa, grootgemaak te midde van materiële oorvloed, het geleer om opregte menslike verbindings te waardeer. En Helena, wat haar dogter altyd aangemoedig het om emosionele afstand te handhaaf van 'n minder bevoorregte mense, het nou waarde gesien in hierdie onwaarskynlike vriendskap. Die partytjie het voortgegaan tot skemer. Toe die laaste gas vertrek het Bea, uitgeput, maar stralend, op die balkon saam met Larissa gesit, albei besig om die laaste stukkies koek te eet. "Dit was die beste dag van my lewe," het Bea verklaar en glaseersuiker van haar vingers afgelek sonder om oor etiket te bekommer. "Wag totdat jy sien wat mamma vir my verjaardag volgende maand beplan," antwoord Larissa opgewonde. "Jy sal die hele naweek hier slaap."
Ons kan springmielies maak, flieks kyk, en al die ander dinge. Bea se gesig het nog meer verlig met die vooruitsig. Regtig? Het jou maar regtig toegelaat? Dit was haar idee, het Larissa onthul, duidelike verrassing in haar stem. Binne die huis het Gustav en Helena in die kantoor gesels terwyl die werknemers die tuin diskreet skoongemaak het. Het jy regtig voorgestel dat Bea die naweek hier bly vir Larissa se verjaardag? Vra Gustav bewonderend. Helena het geknik en 'n glas wyn vir haarself ingeskink. Larissa het gevra en ek het geen rede gesien om te weier nie. Gustav het sy vrou met hernieuwde bewondering dopgehou. Weet jy, toe ek Bea daardie middag gevind het ek nooit gedink dat ons hierdie punt sou bereik nie. Ek het op die meeste verwag om Maria se werksomstandighede te verbeter. En ons het ons eie familie in die proses getransformeer, het Helena voltooi, haar toon pynsend. Soms wonder ek wie meer verander het, Bea of ons. Die vraag het in die lug gehang, vol betekenis. Na 'n oomblik van kontemplatiewe stilte het Gustav die onderwerp verander na iets ewe betekenisvol. Maria het vir my gesê sy oorweeg die aanbod om huishoudster te word wanneer Johanna aftree. Maar sy het ook genoem dat sy met haar studies daaraan dink om daarna iets in die verpleegkundeveld te soek. Dit verras my nie. Sy het die vermoë vir meer, het Helena geantwoord en 'n begrip getoon wat maande gelede ondenkbaar sou gewees het. Ons kan haar help om 'n internskap by Netkare Milpark Hospitaal te kry wanneer sy gereed is. Ek het kontakte in die direksie. Gustav kon sy verrassing nie wegsteek nie. Het jy daaraan gedink? Hoekom die verbasing? Ek glo daarin om in potensiaal te belê. Helena het effens geglimlag, die wynglas in 'n stille huildronk opgelig. Boonop het Maria haar waarde op baie maniere bewys. Die volgende dag het die roetine van die herehuis na normaal teruggekeer, maar met subtiele verskille wat die veranderinge van die afgelope maande weerspieël het. Ontbyt voorheen afsonderlik bedien, familie in die eetkamer, werknemers in die kombuis, het nou op oorvleelende tye plaasgevind. Dit was nie ongewoon om Larissa aan die kombuistafel te sien gesels met Dirk terwyl hy pannekoek voorberei het, of Bea wat af en toe by die familie in die eetkamer aangesluit het wanneer sy oorgeslaap het nie. Maria, wat voorheen stilweg deur die agterdeur ingegaan het en vermy het om opgemerk te word, het nou Gustav en Helena met rustige selfvertroue gegroet wanneer sy hulle teëgekom het. Die konstante vrees wat haar voorheen vergesel het, is vervang deur wederwysige respek en fundamentele transformasie in die dinamika van die huis. Op 'n middag die volgende week het Helena in haar persoonlike kantoor gesit en uitnodigings vir 'n liefdadigheidsgeleentheid hersien toe Johanna aan die deur klop. "Verskoon my, tannie Helena. Die skoolhoof van Bea se skool is aan die telefoon. Sy het gesê dis belangrik." Helena het haar voorkop gefrons, bekommerd. "U kan die oproep hierheen deurskakel." Die gesprek was kort, maar toe sy ophang, het Helena ontsteld gelyk. Sy het dadelik vir Gustav gebel, wat in die sentrale kantoor van die konstruksiemaatskappy was. "Ons moet oor Bea praat," sê sy sonder omhaal. "Haar skoolhoof het my pas gebel. Dit lyk asof daar 'n insident was." "Insident? Is sy reg?" Die kommer in Gustav se stem was opreg. "Fisies ja, maar Helena het gehuiwer en haar gedagtes georganiseer. Sommige kinders terg haar weens haar vriendskap met Larissa en haar besoeke aan ons huis. Hulle noem haar 'n bedelaar en ander betreurenswaardige name." Gustav se verontwaardiging was tasbaar selfs oor die telefoon. "Dit is onaanvaarbaar. Wat doen die skool daaraan?" "Die skoolhoof hanteer die situasie, maar wou ons waarsku omdat Bea baie ontsteld is. Blykbaar wou sy nie hê Maria moes weet nie, omdat sy vrees dat haar ma haar sal verbied om hierheen te kom om verdere probleme te vermy. Ons moet met haar praat." "En met Maria?" "Ek stem saam. Ek het die skoolhoof gevra dat Bea by die skool wag. Ek stuur die bestuurder om haar dadelik te gaan haal." Toe Bea by die herehuis aankom, het sy nie net Helena en Gustav gevind wat op haar gewag het nie, maar ook Larissa, wat vroeër van die skool afgehaal is. Die meisie se oë was rooi van die huil en sy het kleiner en kwesbaarder as gewoonlik gelyk. "Hallo my skat," sê Gustav sagkens, manier van aanspreek wat nou natuurlik gekom het. "Die skoolhoof het ons vertel wat gebeur het. Wil jy daaroor praat?" Bea het op haar lip gebyt en teen nuwe trane geveg. "Ek wil nie hê mamma moet weet nie. Sy sal my van die skool afhaal of my verbied om hierheen te kom." "Hoekom dink jy dit?" vra Helena en gaan sit langs die meisie op die bank. "Omdat sy altyd sê ons moet niemand pla nie,"
dat ons diskreet moet wees. Bea het die woord versigtig gekies en duidelik iets herhaal wat sy baie keer gehoor het. Jy pla niemand nie, het Gustav ferm verseker. Jy is welkom in hierdie huis. Altyd. Maar die kinders op skool sê, ek is net hier omdat julle jammer vir my voel. Dat ek 'n liefdadigheid is. Die laaste woord het moeilik uitgekom, vol pyn. Helena het almal verras deur Bea se hande in hare te neem, 'n gebaar van fisieke liefde wat selfs nou vir haar skaars was. Luister mooi, Beatrix. Jy is nie liefdadigheid nie. Jy is hier omdat jy eie waarde het. Omdat jy intelligent, toegewyd en 'n uitstekende vriendin vir Larissa is. En daardie kinders wat daardie aaklige dinge sê, hulle toon net hul eie onkunde en onsekerheid. Die fermheid in Helena se woorde het die gewig van die waarheid gedra, 'n verklaring afkomstig van iemand wat, maande gelede, stilweg daardie selfde vooroordeele sou gedeel het. Maar wat as mamma kwaad word? Sy werk so hard om vir my dinge te gee. Ons sal saam met haar praat, het Gustav voorgestel. Jou ma wil net die beste vir jou hê, net soos ons. Toe Maria na haar skof by die tegniese kursus aankom, het sy almal in die sitkamer gevind, insluitend Bea, wat normaalweg tot later op skool sou wees. Onmiddellik het haar gesig saamgetrek van kommer. Wat het gebeur? Is Bea siek? Gustav het die situasie delikaat verduidelik, terwyl Bea senuweeagtig die reaksie van haar ma dopgehou het. Tot die meisie se verrassing het Maria geen skaamte getoon of begeerte om terug te trek van die nuwe dinamika wat hulle gevestig het nie. Inteendeel, haar gesig het verontwaardiging en hartseer uitgedruk. Hoekom het jy my nie vertel nie, my kind, vra sy en gaan sit langs Bea. Ek wil nooit hê jy moet so iets vir my wegsteek nie. Ek het gedink jy sou my verbied om hierheen te kom of dat jy hartseer sou wees. Maria het haar dogter omhels, stille trane het oor haar gesig gestroom. Natuurlik sou ek nie verbied nie. Hierdie vriendskap, hierdie plek, hierdie mense, sy het na Gustav, Helena en Larissa gekyk, was 'n seën vir ons. Wat dink jy daarvan om Bea dadelik na Larissa se skool oor te plaas, in plaas van om te wag vir die volgende skooljaar, het Helena voorgestel en almal verras met die voorstel. Sy is reeds as beurstudent goedgekeur. Daar is geen rede om die blootstelling aan hierdie soort toksiese omgewing te verleng nie. Maria het vir 'n oomblik sprakeloos gelyk. Maar daar is nog 4 maande oor van die skooljaar. Sal dit nie ingewikkeld wees nie? Niks wat ons nie kan oplos nie, het Helena geantwoord met die praktiese doeltreffendheid wat haar gekenmerk het. Ek het reeds met die skoolhoof van Crawford, kollega Santon, gepraat. Hulle kan haar dadelik in 'n spesiale aanpassingsklas akkommodeer en binne 'n paar weke sal sy heeltemal geïntegreer wees. Die besluit is daardie selfde dag geneem. Binne 'n week was Bea ingeskryf by die gesogte internasionale skool, het sy dieselfde elegante uniform as Larissa gedra, maar met 'n ekstra vasberadenheid om haar waarde te bewys, nie aan ander nie, maar aan haarself. Die oorgang was nie eenvoudig nie. Ten spyte van haar natuurlike talent, het Bea ekstra lesse nodig gehad om die tweetalige kurrikulum en die hoë standaarde van die nuwe skool by te hou. Helena het, verrassend genoeg, die verantwoordelikheid geneem om hierdie addisionele studies te oorsien en het 'n paar middae per week daaraan gewy om die meisie te help. Ek het nooit gedink die dame sou soveel van gevorderde wiskunde weet nie, het Bea een middag opgemerk terwyl hulle saam algebra probleme opgelos het. Helena het effens geglimlag. Ek het in ingenieurswese gegradueer voordat ek met Gustav getrou het. Ek het nooit die beroep beoefen nie, maar syfers was nog altyd uit my passie. Die openbaring het Bea verras en later Maria, toe haar dogter die inligting gedeel het. Dit was nog 'n laag wat onthul is van daardie vrou wat voorheen net die koue en veelhuisende baas gelyk het. Met die verloop van die weke het die nuwe werklikheid gevestig geraak. Bea het in die nuwe skool gefloreer, haar natuurlike talent het uiteindelik die regte uitdagings en stimule gevind. Larissa, op haar beurt, het meer selfvertroue gekry en minder afhanklik geword van sosiale goedkeuring, geïnspireer deur haar vriendin se veerkragtigheid. Maria het haar studies snags voortgesit, nou met die duidelike doel om verpleegkunde te studeer wanneer sy haar hoërskool voltooi het. Johanna het haar reeds formeel begin oplei om die posisie van huishoudster oor te neem, en ander werknemers in die huis het die verandering in haar status opgemerk, nie met jaloesie nie, maar met hoop dat soortgelyke geleenthede vir hulle ook kon ontstaan. Op 'n middag, terwyl die meisies huiswerk gedoen het in die herehuis se biblioteek, het Helena Gustav gevind wat hulle diskreet van die deur af dopgehou het. Hulle vaar goed, het sy opgemerk en langs haar man gestop.
Die wiskundeonderwyser het vir my gesê dat Bea reeds onder die top 3 studente in die klas is. Ek het niks minder verwag nie, het Gustaf geantwoord, trots. En Maria? Hoe vaar sy met haar studies? Uitstekend. Ek het met 'n paar kontakte by Netcare Milpark Hospitaal gepraat oor moontlike internskappe vir wanneer sy gereed is. Helena het gepauseer, pynsend. Weet jy, ek het daaraan gedink om die beursprogram uit te brei om ook hoër onderwys vir werknemers in te sluit. Gustaf het geglimlag, bewonderend oor sy vrou se transformasie. Wie sou kon dink dat die vind van 'n hongermeisie in ons kombuis ons lewens so sou verander? Helena het die meisies vir 'n oomblik dopgehou, haar oë versag op 'n manier wat voorheen ondenkbaar sou wees. Dit was nie net om Bea te vind nie, Gustaf. Dit was wat sy ons laat sien het oor onsself, oor ons waardes, oor die soort mense wat ons wil wees. Daardie aand, terwyl die twee families voorheen geskei deur 'n sosiale afgrond, aandete gedeel het aan die groot eetkamertafel, het niemand die buitengewone omstandighede genoem wat hulle verenig het nie. Vir die meisies was dit net nog 'n aand van vriendskap en vreugde. Vir die volwassenes was dit 'n stille herinnering aan hoe klein ontmoetings diepgaande transformasies kan ontketen, nie net in eksterne omstandighede nie, maar in die hart van mense self. 'n Jaar het verloop sedert die dag toe Gustaf Bea oor skietkos in die kombuis van die herehuis gevind het. Die Johannesburgse winter het koue oggende en sonnige middag gebring en die stad het gepols met sy kenmerkende energie. In die Van der Merwe herehuis in Heidepark het die transformasies wat met daardie toevallige ontmoeting begin het, diep gewortel geraak en nie net die roetine van daardie huis verander nie, maar ook die essensie van die verhoudings wat daar gevestig is. Op 'n sonnige Sondagmiddag was die agtertuin besonder lewendig. 'n Kleurvolle banier het die ingang oorgesteek. Baie geluk aan die geslaagdes, klas van 2030. Dit was die vieringspartytjie vir die eerste beurstudente wat hul hoërskool voltooi het en aan die beste universiteite in die land en in die buiteland aanvaar is. Bea, nou 16 jaar oud, het in 'n indrukwekkende jong vrou verander. Lank, met swart hare wat noukeurig in 'n uitgebreide vlegsel gestileer is, het sy met 'n rustige selfvertroue deur die tuin beweeg wat respek afgedwing het. Haar toelating tot die gevorderde wiskundeprogram by MIT met 'n volle beurs, die eerste Brasiliaan van haar ouderdom om so 'n prestasie te behaal, was die trots nie net van Maria nie, maar van almal wat haar reis vergesel het. Ek kan nog steeds nie glo dat jy oor 2 maande weggaan nie, het Larissa gekla terwyl hulle albei koeldrank vir die jonger gaste bedien het. Wie gaan my help met kalkulus? Bea het gelag en haar vriendin sywaarts omhels. Jy het nie hulp nodig nie. Jou punte is beter as myne in byna al die vakke. Behalwe wiskunde en fisika, het Larissa dramaties gesig. Jy is die wat ek nodig het vir argitektuur. Ons sal elke week video-oproepe maak. En jy sal my in die vakansie besoek, onthou. Jou ma het reeds die kaartjies gekoop. Aan die ander kant van die tuin het Helena toesig gehou oor die kelners wat vir die geleentheid gehuur is, haar blik nog steeds aandagtig op die besonderhede, maar haar gelaat heeltemal anders as die koue en beheerde vrou van jare gelede. Op 52 jaar oud het sy dieselfde elegansie as altyd behou, maar daar was 'n sagtheid in haar, 'n openheid wat haar teenwoordigheid heeltemal getransformeer het. Alles is perfek, Rafal, het sy die chef verseker wat Dirk vervang het toe hy afgetree het. Die jong mense geniet die buffet. Veral daardie yoghurtsous met kruisement, baie komplimente. Die chef het geglimlag, opreg tevrede met die positiewe terugvoer. Om in die Van der Merwe herehuis te werk, voorheen beskou as 'n pos van uiterste druk weens Helena se onbuigsame eise, was nou begeerlik nie net vir die salaris en voordele nie, aansienlik verhoog na Gustaf se herstrukturering, maar vir die respekvolle en stimulerende omgewing. Maria, op 42 jaar oud, het Helena genader. Nie meer as huishoudster nie, 'n posisie wat sy 3 jaar tevore verlaat het om haar voltyds aan verpleegkunde te wy, maar as eregas en vriendin. Met onderskeiding gegradueer, het sy nou by Netcare Milpark Hospitaal gewerk, gespesialiseer in pediatriese sorg. Ek het met die mense van die Universiteit van Pretoria bevestig, het sy vir Helena ingelig en verwys na 'n nuwe fase van die program wat hulle ontwikkel het. Hulle het van die idee van 'n spesifieke ondersteuningssentrum vir beurstudente met 'n lae inkomste gehou. Die rektor wil 'n vergadering reël om die implementering reeds vir die volgende semester te bespreek. Helena het geknik, tevrede. Uitstekend. Baie van hierdie jong mense sal die eerstes in hul families wees wat universiteit toe gaan. Hulle sal ondersteuning nodig hê bo die finansiële. Presies wat ek gesê het.
Sielkundige ondersteuning en loopbaanmentorskap maak 'n groot verskil. Maria het gepauseer en Bea op 'n afstand dopgehou. Ek kan nog steeds nie glo dat sy na dit gaan nie. Dit voel asof dit gister was dat ek haar oorskietkos in die kombuis gekry het. Helena het haar blik gevolg en skaduwee van emosie het oor haar gewoonlik saamgestelde gesig getrek. Sy verdien elke prestasie. Sy het 'n natuurlike briljantheid wat net ruimte nodig gehad het om te blom. Sy het gepauseer en haar hand liggies op Maria se arm geplaas. En jy ook. Jou vasberadenheid om jou studies selfs as volwassene te hervat, was inspirerend vir baie van ons werknemers. Die opmerking met opregtheid gemaak, het die diepgaande transformasie in die verhoudings van daardie huis geïllustreer. Wat as 'n rigiede hiërargie van werkgewer-werknemer begin het ontwikkel tot 'n vennootskap gebaseer op wederwysige respek en opregte erkenning van waarde. Gustav, nou 55 jaar oud, het geanimeerd met 'n paar van die jong gradiande in 'n hoek van die tuin gesels. Sy hare, voorheen heeltemal swart, het nou silwer drade by die slape vertoon, wat hom 'n duidelike voorkoms van volwassenheid gegee het. "So julle gaan saam in Pretoria woon tydens die universiteit?" vra hy vir 2 jong mans, voormalige beurstudente van die eerste groep. "Ja, meneer," antwoord Marius, wat meganiese ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria sou studeer. "Ons het 'n klein, maar goed geleë woonstel gevind. Met die verblyfbeurs wat die program bied, sal ons onsself kan onderhou sonder om in die eerste jaar te hoef te werk, om op ons studies te fokus." Perfek. En onthou, enige moeilikheid, ons is hier. Die ondersteuning eindig nie met die hoërskool nie. Dit was dalk die belangrikste evolusie van die program, die begrip dat die ondersteuning deurlopend moes wees, wat elke fase van die opvoedkundige reis vergesel het. Dit was nie genoeg om toegang tot uitstekende skole te bied nie, dit was nodig om te verseker dat studente die nodige voorwaardes gehad het om op universiteit en daarna in die arbeidsmark te bly en te floreer. Toe die son begin sak, is almal genooi na die sentrale area van die tuin, waar 'n klein verhoog opgerig is. Gustav het eerste opgestaan, begroet met hartlike applous. "Goeiemiddag almal. Wat 'n vreugde om hierdie tuin vol briljante jong mense te sien, gereed vir die volgende fase van hul reise." Hy het geglimlag, sy blik het oor die aandagtige gesigte gegaan. Toe ons die nuwe talenteprogram 5 jaar gelede begin het ons 'n ambisieuse droom gehad, om opregte opvoedkundige geleenthede vir talentvolle studente te skep, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond. Vandag, as ek julle sien, die eerste gradiandi, elkeen met toelatings tot gesogte universiteite, voel ek dat ons net begin om daardie droom te verwesenlik. Helena het by hom op die verhoog aangesluit, elegant in 'n smaraggroen rok. Die ware sukses van hierdie program lê nie net in die indrukwekkende universiteitstoelatings nie, hoewel dit 'n rede vir groot trots is, het sy bygevoeg. Dit lê in die kulturele transformasie wat ons saam begin het. In die afbreek van onsigbare hindernisse wat vir geslagte lank die potensiaal van soveel briljante jong mense beperk het. Die applous was entoesiasties, veral van die ouers wat teenwoordig was, baie van wie nooit gedink het dat hulle kinders sulke opvoedkundige geleenthede sou hê nie. Vandag het Gustav voortgegaan, wil ons die volgende fase van die nuwe talenteprogram aankondig, die skepping van 'n fonds vir universiteitsverblyf en professionele ontwikkeling. Elke gradiande sal gewaarborg word nie net die volle koste van die graad nie, maar ook professionele mentorskap, internasionale uitreilings en ondersteuning vir nagraadse studie, as hulle die akademiese loopbaan wil volg. Nuwe applous, nou gemeng met verraste uitroepe en 'n paar emosionele trane. Vir baie van daardie families was die idee van 'n kind nie net op universiteit nie, maar met die moontlikheid van 'n internasionale of akademiese loopbaan, 'n droom wat voorheen ondenkbaar was. En om hierdie nuwe fase formeel in te wy, het Helena weer die woord geneem, wil ons graag die jong vrou wat, sonder om dit te weet, dit alles geïnspireer het, op die verhoog nooi, Beatrice Silva. Bea het onder entoesiastiese applous op die verhoog geklim. Haar houding was elegant, maar haar uitdrukking het die opregte nederigheid behou wat haar altyd gekenmerk het, selfs te midde van buitengewone prestasies. "Dankie, Tannie Helena, meneer Gustav." Sy het vir albei geglimlag voordat sy na die gehoor gedraai het. 5 jaar gelede, toe ek my eerste toespraak in hierdie selfde tuin gehou het, was ek net die huishoudster se dogter wat soms haar ma na die werk vergesel het omdat ek nêrens gehad het om te bly nie. Vandag is ek 'n student aan Crawford Kollege Sandton, medaljewenner by die Nasionale Wiskunde Olimpiade en, blykbaar, die inspirasie vir 'n program wat die lewens van baie kinders soos ek sal verander.
Die openhartigheid van haar woorde het glimlagte van die gehoor ontlok. Daar was geen selfbejammering in haar toon nie, net die direkte konstatering van 'n buitengewone transformasie. Wat ek hierdie jaar geleer het, is dat talent nie eksklusief is vir enige sosiale klas nie. Wat wel eksklusief is, ongelukkig, is die geleenthede om dit te ontwikkel. Sy het direk na die nuwe beurstudente gekyk, wat saam in 'n spesiale afdeling gesit het. Julle is gekies omdat julle uitsonderlike vermoë getoon het, selfs sonder al die hulpbronne wat bevoorregte kinders van geboorte af het. Stel julle voor wat julle nou sal bereik, met deure wat voorheen gesluit was, wat nou oop is. Bea het gepauseer, haar blik het haar ma in die gehoor gevind. Maria kon die trane van trots nie terughou nie. My ma het my altyd geleer om niks te vra nie, om niemand te pla nie, om tevrede te wees met die min wat ons gehad het. Dit was die enigste manier wat sy geken het om te oorleef in 'n wêreld wat blykbaar vasbeslote was om ons onsigbaar te hou. Vandag verstaan ek dat daar 'n fundamentele verskil is tussen dankbaarheid en onderdanigheid. Ons kan diep dankbaar wees vir geleenthede sonder om minderwaardig te voel omdat ons dit ontvang. Die woorde verrassend volwasse vir 'n 11-jarige meisie het weergalm met 'n waarheid wat baie van die teenwoordiges diep geraak het. Helena in die besonder het op 'n manier emosioneel gelyk wat selde in die openbaar gesien is. Vir die families wat hier teenwoordig is, het Bea voortgegaan en haar nou tot die ouers van die beurstudente gerig. Ek weet dat baie van julle ongemaklik of misplaas kan voel in hierdie omgewing wat so anders is as wat julle gewoond is. My ma het sekerlik so gevoel aan die begin. Maar ek wil hê julle moet weet dat die grootste geskenk wat julle aan julle kinders kan gee, benewens die liefde wat julle reeds toon deur vandag hier te wees, is om hulle toe te laat om te droom bo die beperkings wat die samelewing julle probeer oplê het. Toe Bea haar toespraak voltooi het, was die applous spontaan en emosioneel. Larissa was die eerste om op te staan en haar vriendin entoesiasties toe te juig. Helena en Gustav het gevolg, sigbaar geraak. Gou het die hele tuin gestaan en nie net die beursprogram gevier nie, maar ook die buitengewone reis van daardie meisie wat, 'n jaar tevore, oor skietkos weggesteek in die kombuis geëet het. Die seremonie het voortgegaan met die simboliese oorhandiging van die beurse aan die eerste 50 begunstigdes, kinders tussen 8 en 14 jaar oud, gekies vir hul uitsonderlike akademiese prestasie in staatskole regoor die stad. Elkeen het 'n sertifikaat uit die hande van Gustav of Helena ontvang en 'n volledige skoolpakket, insluitend 'n tablet met opvoedkundige toepassings. Na die formele seremonie, tydens die skemerkelkie, het Helena Maria gevind wat Bea dopgehou het, wat geanimeerd met 'n paar van die nuwe beurstudente gesels het. Sy was ongelooflik, het Helena opgemerk en langs die huishoudster gestop. Sy het 'n natuurlike aanleg vir kommunikasie benewens wiskunde. Ek is so trots dat ek dit skaars kan uitdruk, het Maria geantwoord en diskreet 'n traan afgevee. Soms wonder ek of ek droom. Helena het effens geglimlag. Ek verstaan die gevoel. Soms wonder ek ook hoe soveel dinge in so 'n kort tyd kon verander. Die twee vroue het vir 'n oomblik langs mekaar gestaan en die tuin dopgehou, vol mense wat, onder normale omstandighede, mekaar nooit sosiaal sou ontmoet het nie. Kinders van verskillende agtergronde het saamgespeel, ouers het skugter met ander ouers gesels, onsigbare grense het stadig opgelos. Weet jy, het Helena voortgegaan, haar toon pynsend, ek het altyd gedink dat die beskerming van ons wêreld, ons tradisies, beteken om afstand te handhaaf. Om mure te bou. Ek het nooit gedink dat die afbreek van daardie mure ons soveel kon verryk nie. Dit was 'n verrassende belydenis van Helena, altyd so beheers in haar emosies. Die dame het baie lewens verander, het Maria eenvoudig geantwoord. Myne, Bea se, en nou die van al hierdie kinders. Nee, het Helena sagkens gekorrigeer. Ons het saam verander. Jy en Bea het ons lewens net soveel verander as wat ons probeer het om julle sin te verander. Op daardie oomblik het Gustav nader gekom, vergesel deur 'n middeljarige man met 'n amptelike voorkoms. Helena, Maria, dit is die provinsiale onderwyssekretaris. Hy stel belang daarin om die model van ons program na die provinsiale netwerk uit te brei. Die voorstellings is gemaak, en gou was hulle betrokke by 'n bespreking oor hoe om die program aan te pas om 'n selfs groter aantal studente te dien. Wat as 'n private inisiatief van die Van der Merwes begin het die potensiaal gehad om openbare beleid te word, wat duisende lewens sou beïnvloed. Intussen in 'n ander deel van die tuin, het Larissa en Bea verskeie van die nuwe beurstudente bymekaar gemaak vir 'n geïmproviseerde oriënteringssessie.
Die skool kan intimiderend lyk in die eerste dae, het Bea verduidelik, met die gesag van iemand wat reeds daardie ervaring deurgemaak het. Maar julle is gekies omdat julle die vermoë het. Moet dit nooit vergeet nie. En moenie bang wees om hulp te vra nie, het Larissa bygevoeg. Ons kan 'n studiegroep stig om julle te ondersteun. Toe Gustav die twee meisies sien wat natuurlik die rol van mentors aangeneem het, kon hy nie anders as om 'n golf van trots te voel nie. Larissa, wat 'n jaar gelede 'n eensame kind was omring deur voorregte, het 'n empatie en sosiale bewussyn ontwikkel wat geen formele onderwys kon bied nie. En Bea, voorheen skugter en bang, het nou die selfvertroue uitgestraal van iemand wat haar eie waarde ontdek het. Toe die geleentheid uiteindelik tot 'n einde gekom het, reeds laat in die middag, het die van der Merwes en die Silva-familie nou op maniere verweef wat die werkgewer-werknemer verhouding oorskry het, op die balkon van die herehuis vergader en die laaste gaste dopgehou terwyl hulle vertrek. Dit was 'n algehele sukses, het Gustav verklaar en sy das met 'n sug van tevredenheid losgemaak. Die joernaliste het beïndruk gelyk, die sekretaris stel belang daarin om die model uit te brei, en die families van die beurstudente was opreg emosioneel. Bea het die vertoning gesteel met daardie toespraak, het Larissa opgemerk en haar vriendin trots omhels. Dit was beter as die volwassenes se toesprake, selfs joune, pappa. Gustav het gelag, sonder om aanstoot te neem. Ek stem heeltemal saam. Sy het 'n natuurlike talent om mense te inspireer. Bea het gebloos van die komplimente, nog nie heeltemal gewoond daaraan om op 'n positiewe manier in die kollig te wees nie. Ek het net gesê wat ek gevoel het sy skugter gemompel. En dis juis hoekom dit so kragtig was, het Helena opgemerk met 'n opregte glimlag. Opregtigheid resoneer altyd dieper as ingeoefende woorde. Maria, wat pas teruggekeer het nadat sy seker gemaak het dat die skoonmaakspan die struktuur van die geleentheid behoorlik afbreek, het by die groep aangesluit met 'n uitdrukking van pure dankbaarheid. Ek weet nie hoe om u te bedank vir alles wat u vir ons gedoen het nie, het sy gesê, haar stem bewoe van emosie. Daar is niks om voor dankie te sê nie, Maria, het Gustav opreg geantwoord. Wat hier gebeur het, was nie liefdadigheid nie. Dit was 'n uitreiling wat ons almal verryk het. Helena het geknik en haar hand op Bea se skouer geplaas in 'n gebaar van liefde wat nou natuurlik gelyk het. Presies. Jou dogter het ons meer geleer oor moed en vasberadenheid as wat ons in 'n leeftyd in ons bevoorregte kringe sou kon leer. Die son het begin sak en die tuin met 'n goue lig gebaai wat die transformasie wat in daardie ruimte plaasgevind het, gelyk het te simboliseer. 'n Jaar gelede was dit 'n omgewing van rigiede formaliteit, waar werknemers so skaduwees beweeg het en kinders van buite verbode was. Nou het dit 'n plek geword van onwaarskynlike ontmoetings en opregte verbindings. Ek het gedink, sê Helena en verras almal met haar volgende voorstel, dat ons 'n maandelikse aandete vir die beurstudente se families hier by die huis moet hou. 'n Plek waar hulle ervarings kan deel, waar die kinders saam kan studeer, en waar ons nog van daardie onsigbare grense wat ons skei, kan afbreek. Die voorstel, afkomstig van iemand wat voorheen streng beheer het wie die hekke van die herehuis kon oorsteek, het almal vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. Dit sal buitengewoon wees, het Maria uiteindelik geantwoord, die eerste om haar stem terug te kry. Dit sal 'n natuurlike uitbreiding van die program wees, het Gustav saamgestem en sy vrou weer eens bewonder oor haar evolusie. 'n Veilige omgewing sodat hierdie kinders en hul families kan aanpas by 'n wêreld wat voorheen vir hulle ontoeganklik gelyk het. En ons kan help met die lesse, het Larissa entoesiasties bygevoeg. Soos 'n studiekring. Presies, het Helena vir haar dogter geglimlag. Leer gaan verder as boeke en klaskamers. Hierdie kinders sal sosiale en kulturele kodes moet navigeer wat nie deel van hul alledaagse lewe is nie. En terselfdertyd het ons baie om by hulle te leer. Terwyl die aand sagkens oor die tuin geval het, het die twee families op die balkon gebly en geanimeerd oor toekomsplanne gesels. Nie net die toekoms van die nuwe talenteprogram nie, maar van hul eie lewens, nou op maniere verweef wat niemand van hulle kon voorsien het nie. Bea, sittende tussen Larissa en haar ma, het die toneel met 'n begrip buite haar ouderdom dopgehou. Die meisie wat eendag oorskiekos weggesteek op die kombuisvloer geëet het, was nou 'n integrale deel van daardie familie en inspirasie vir 'n program wat honderde lewens sou transformeer. Maar belangriker as dit, sy was die katalisator vir 'n diepgaande verandering in die mense om haar, nie deur iets buitengewoons wat sy gedoen het nie, maar bloot deur te bestaan en deur haar omstandighede, waarhede te openbaar wat agter voorregte en vooroordeele verborge was. Waaraan dink jy, vra Larissa en let op haar vriendin se pynsende uitdrukking.
Bea het geglimlag en na die sterre gekyk wat in die naghemel begin verskyn het. Hoe die lewe heeltemal kan verander wanneer iemand ons regtig sien. Die woorde, eenvoudig maar diep, het die essensie vasgevang van alles wat in daardie buitengewone jaar gebeur het. Om te sien en gesien te word, werklik, was dalk die mees transformerende van alle menslike ervarings. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat Bea, Gustav en Helena se reis julle harte geraak het. Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat diepgaande transformasies uit die mees onverwagte ontmoetings kan ontstaan, wanneer ons mekaar werklik sien, bo voorkoms en vooroordele. Vir meer emosionele verhale wat die kompleksiteite van menslike verhoudings ondersoek, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat u kan besoek deur op die skakel links te klik. As hierdie verhaal iets in u wakker gemaak het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken, u like te gee en u gedagtes in die kommentaar te deel nie. Ons bring elke dag nuwe verhale wat, soos hierdie een, ons uitnooi om na te dink oor wie ons is en wie ons kan word wanneer ons harte oopmaak vir die onverwagte. Ons sien uit na u kommentaar en voorstelle vir toekomstige verhale.